Die kronieke van die oorlog van Siele-reeks. Boek 1. Velaria. Die begin van die einde. Hoofstuk 5. Die koninkryk van gebreekte klip. Die lig in die groot sale van Nar Oosdoem Arak het dik en swaar geword, soos gesmelte lood, soos voor 'n stille, maar onafwendbare bergstorting wat nie net liggame sou begrawe nie, maar ook die geheue self. Die antieke, riene-gespikkelde gewelwe, wat die edes van die eerste konings onthou het, die gedreun van 1000 ton hamers en pletchtige liedere op die dae van groot feeste, het vir die eerste keer in baie eeue geen weerklank gevind in broederlike stemme en die geklingel van smeehamers nie. Slegs 'n dowwe, onheilspellende, drukkende stilte het uit elke duisternis van die sygalerye en verlate mingange geantwoord. Die klipgesigte van die voorvaders met ongelooflike, byna toweragtige vaardigheid uitgekap, het van die mure afgekyk nie met vaderlike wysheid nie, maar met 'n stomme, ewige verwyd, en sowel gekyk hoe steen vir steen, skakel vir skakel, dit wat hulle geskep, gekoester en beskerm het oor volle eeue in duie stort. Die skering het deur die hart van die vesting geloop, soos 'n diep kraak in die sterkste graniet, wat begin met 'n skaars sigbare streep en die monoliet in twee skeur. By die noordpoorte, massief en toegeknoop, waar die groote tonnel, die arterie van vroeëre mag, weggekronkel het in die ondeursigtige, klam duisternis in die rigting van die verlore, betreurde KwaZulu-Natal, het die aanhangers van Doemran saamgedrom. Hul vure, wat laag, buitende steenkoolrook uitgepuf het rustelose, dansende skaduwees op die antieke, van tyd en roetswart geworde muurwerk gewerp, en hierdie skaduwees het so spooke van vroeëre eenheid gelyk. Die dwergs in stofbedekte, gekraste staalborsplate met gesigte meer berook van swaar gedagtes as van die smeeoond, het by die in piramides opgestapelde wapens gefluister, hul bewegings skarig en versigtig. Hul baarde, eens die trots, versigtig gevleg en met metaalringe versier, het nou verwaarloos, onversorg, verkleef gehang, asof die uitwendige verwoesting die innerlike verwoesting weerspieël het. In hul moe, diepliggende oë, gewoonlik hard soos klip self, was daar nie net teleurstelling of woede te lees nie, iets meer bitter en donkerder, dieper gewortel, wat tot in die siel van die volk self reik. Skaamte en wroeging oor die onvermoë om die erfstuk van die voorvaders te beskerm op enige ander manier as om dit in twee te breek. Aan die teenoorgestelde kant van die vesting, waar die klipgewelwe effens ligter was, by die lae, maar stewige suidpoorte wat na die son, wind en handelsroetes van die buitewêreld gelei het 'n ander, maar ewe drukkende atmosfeer geheers. Hier het die kamp van die koperbaarde soos 'n groot, versteurde en harde brombuiswerm gelyk, gereed om sy trosse uit te stort. Die lug was vol gedreun van twis, skerp uitroepe en die geklingel nie van wapens nie, maar van gereedskap. Hul vure het helderder gebrand, maar die lig was ewe ongelyk en onrustig, wat gesigte uit die skemer uitgelig het, verdraai nie deur stille smart nie, maar deur heftige, kwetsende twis. Tussen die twee kampe in die groot sentrale saal het 'n leegte gegaap, nie blote afstand van 100 tree nie, maar 'n volle kloof, skielik oopgeskeur tussen diegene wat gister nog brood en dak, vreugde en hartseer gedeel het. Wanneer 'n dwerg van die klan Eysterhande per ongeluk die blik van 'n kryger van die koperbaarde oor hierdie ruimte ontmoet het daar 'n swaar spanning in die bedompte lig gehang, skerp soos 'n geslepe lem. Vingers het onwillekeurig om bekende wapenhandvatsels geknou, kakebene het gespanne tot hulle gekraak. Die stilte tussen hulle het harder as enige, selfs die kwaadste woorde geword, en in die stilte self, so skimmel in 'n klamhoek, het iets gevaarliks en onafwendbaars geryp. Dit was nie blote risie, nie blote onenigheid nie, dit was 'n stadige, maar seker vervaging van alles wat hulle eens saam gebou het. Elke blik vol stomme beskuldiging, elke skouer wat wegdraai, dit alles was klein, onsigbare houe teen die reeds gebreekte plaat van algemene broederskap. En elke so hou het al hoe dieper en onuitwisbaarder merke daarop gelaat. Die lig in die westelike smeesale het dik geword van buitende rook, swaar van die hitte van die oonde wat daar onvermoeid brand, dag en nag. Die buitende metaalagtige reuk van gloeiende yster en steenkool het in die poreuse klipmure, in die sweetdeurdrenkte klere, in die gryste baarde van die dwergs ingeet. Elke slag van die hamer op die aambeeld het in die hoë gewelwe met 'n dowwe, hardkoppige echo weergalm, en dit was nie bloot die geluid van arbeid nie, maar 'n uitdaging aan die lot self geword. Die smede, wie se voorvaders eeue lank wapenrustings vir die hele Nar Oosdoem Arak gesmee het nou net vir hul eie gewerk. Die vlamme van hul oonde het nie 'n gemeenskaplike doel verlig nie, maar 'n private behoefte, net hul eie borsplate is herstel, net hul eie klinge geslyp. Die vonke wat na die swart plafon opgevlieg het,
was soos laaste, vergeefse pogings om hitte in die verkoelende hart van die vesting vas te hou. Hul hande het met bekende krag beweeg, maar in die oë was daar nie die vorige vuur nie, net 'n moe, dof vasberadenheid om te doen wat gedoen moet word, want anders kan nie, want môre kan daar nie 'n stryd met 'n uitwendige vyand wees nie, maar met diegene wat gister nog langs hierdie aambeeld gestaan het. In die ooste van die vesting, in die kamers van die ambagsmanne, het 'n ander, teenoorgestelde stemming geasem. Hier was die ligligter, het na was, hout en tot speelglans gepoleerde klip geryk. In plaas van vegbyle is hier fyne graveerstekels geslyp, in plaas van pantser is lieflike sieraadjies geslaan. 'n Stil, amper musikale geklingel van klein hamertjies het die onuitgesproke, maar vir almal verstaanbare herhaal. Ons kies lewe, nie die dood nie. Hier was die stilte anders, nie swaar en woedend soos by die Noordpoorte nie, maar lig en bitter, soos berusting by die onafwendbare en die noodsaaklikheid om voort te leef. Selfs in die diepste ewige myne, waar mitril en adamant gedelf is, het dieselfde drukkende waaksaamheid gedrewe. Dwergs van verskillende, nou vyandige klane het op verskillende tye ondergronds afgedaal, versigtig vermy om toevallige ontmoetings in die donker ondergrond te hê. Die waardevolste erts is in afsonderlike, gemerkte krywaans gestort, en elke so 'n partie het 'n dubbele, vernederende inspeksie deurgaan, vertroue het van hier weggekruip, soos water in droë sand. Vroeër in hierdie myne, in die aarde donker duisternis, slegs verbreek deur die dowwe lig van lanterns, het 'n dwerg op sy maat staat gemaak, op sy skerp oog en stewige hand. Nou was elke tree diep die berg in vol angs. 'n Geritsel in 'n sygang kon nie blote afvallende klip wees nie, maar die teenwoordigheid van 'n vreemde. Die geluid van 'n pik in die verte het hulle laat skrik en na hul wapens laat gryp. Hulle het klip gedelf wat eeue lank die basis van hul krag en rykdom was, maar nou het die delwery self soos 'n diefstal van hulle self begin voel. Die krywaans met die kosbare erts het na verskillende kante in verskillende rigtings van die vesting gerol, soos die bloed van een liggaam deur geskeurde are vloei, wat nie 'n enkele hart voed nie. Eendag met dagbreek by die hoofput in die sentrale saal het daar 'n kort, maar sprekende, stomme stryd plaasgevind. 'n Jong, stewige smid van die ysterhande en 'n maar juwelier van die koperbaarde het op dieselfde oomblik na water gegryp. Hul hande het in die lug gestil gestaan, vingers het in die leegte vasgeklem. Van agter die booggewelwe, uit die skaduwees, het dosyne oë van hul soortgenote hulle ingespann sonder asem, dopgehou. Uiteindelik het die juwelier met toegeklemde lippe 'n tree teruggetree om pad te gee. Maar in hierdie gebaar was daar nie 'n spoorslag van die vorige eerbied nie, net 'n koue, berekenende versigtigheid, wat baie meer verborge bedreiging inhou as enige openlike vyandskap. Dit was nie toegewing nie, maar 'n strategiese terugtog, nie erkenning van senioriteit nie, maar 'n afweging van risiko. En hierdie klein episode, hierdie oomblik van stomme teenstand by die put met lewende vog, het 'n spieël geword van die hele groot tragedie wat onder die klipgewelwe van Nar Oosdoom Arak afgespeel het. In sy persoonlike kamers, teen die muur, het Doemran Eysterhand onbeweeglik gestaan, soos een van die uitgekapte beelde van die voorvaders, wat stilte in die diepte van die grafte bewaar het. Moeitheid, swaar en meedoenloos soos 'n laag graniet, het op sy skouers gedruk, maar hy het hom nie toegelaat om te buk nie. Voor hom, wat die helfte van die muur beslaan het, 'n groot klipkaart van die ondergrondse paaie uitgestrek, nie 'n tekening op perkament nie, maar 'n lewende geskiedenis, uitgekap deur die buitels van die beste kartograwe van die klan. Elke lyn, elke buiging van die tonnel was met sulke akkuraatheid ingekerf dat dit gelyk het asof 'n mens net 'n vinger oor die groef moes laat gaan om die growwe oppervlak van regte rots te voel, die reuk van vogtigheid en metaal waar te neem. In sy magtige, met ou brandmerke en littekens bedekte hand het 'n geslypte vergrootkristal gelê, koud en deurskynend soos ys van bergpieke. Blou, koue glansies, gebore uit die vlam van 'n enkele kers, het oor die ingekapte, dun roetes gegly, hulle met 'n spookagtige, flikkerende lig laat leef. Hulle het langs die groot tonnel na die verlore Khazad-Gatol gehardloop, na die verlate Mitril-are gedraai, deur die doolhof gewervel, wat net bekend was aan die wagte van die diepste myne. Hy het nie net lyne gesien nie. Hy het gesien hoe die groot vesting, enkele organisme, eensaamgedrom in 'n monolitiese, onverbiddelike massa, stadig maar seker vervaag, in twee verdeel deur 'n onsigbare, maar skerp mes van tweedrag. Hierdie mes was nie van staal gemaak nie, dit was gesmee uit wrok, vrees en 'n verskillende begrip van dieselfde hartseer. Die kaart het 'n geheel getoon, maar sy verstand het dit in twee stukke gebreek. Ons sin en hulle sin. Om nou terug te tree, het nie net beteken om stelling op te gee nie.
Dit het beteken om die geheue van al die vaders en oupas, wat by die mure van Khazad-Gatol geval het, te verraai, diegene wie se uitroepe, moes hy glo steeds in die klipporee van daardie sale as 'n echo vasgevang sit. Hul gebeente, hy het dit geweet met dieselfde sekerheid waarmee hy die gewig van sy eie hamer geken het steeds in daardie vervloekte, met duisternis toegestopte sale geblyk, onbegrawe, wat om wraak of miskien om rus geroep het. Die gedagte aan terugtog het nie woede in sy bors veroorsaak nie, maar 'n dowwe, na swaar swarte, asof hy 'n hele berg Grieks probeer skuif het. Sy vingers, eeltig en sterk, het die kristal so vasgeklem dat dit kon gebreek het, met 'n stil, helder geluid, soos die doodsnik van 'n stervende. Maar die kristal was hard soos sy vasberadenheid. Aan die ander kant van Nar Oosdoem Arak, in sy werkswinkel, het Torben Koperbaard gesit, gebo oor 'n grof getimmerde tafel. By die lig van fakkels, wie se vlammekraans op die mure, vol onvoltooide snysterye en presiese instrumente, reuse, dansende skaduwees gewerp het hy die dringende verslag van die mynwerkers bestudeer. Die papier was vuil, vervrommel met vlekke van sweet of miskien van ondergrondse vog. Die nuus in slordige, haastige skrif was sleg en onafwendbaar, soos die skielike stilte voor 'n storting. In die oostelike dieptes op die rand van hul besittings het 'n ou gang ingestort, dieselfde wat lank versterking benodig het. 3 mynwerkers het nooit van die nagdelwing teruggekeer nie. Hulle sal nie gevind word nie. Hulle is weg. Dit was nie 'n helde dood in die geveg nie, maar 'n dowwe, sinnelose offer aan verlatenheid en vergetelheid. Torben het die vel gelos en sy hand, gewoond aan juwelierspresisie, het gebewe. Hy het gekyk na die houtstitte, vinnig in die naburige galery opgerig, armsalige, tydelike versperrings teen die gewig van 'n hele wêreld. Sonder gereelde lewerings van kwaliteit yster van die weste, uit die smederye van die klan ysterhande, moes alle herstelwerk met hierdie bederf geskied. Hout het gebuig, gekraak, vog opgesuig en stadig verrot. En hy het geweet dat die volgende boodskap nog bitterder kon wees, die boodskap dat iets groters as 'n gang ingestort het. Anders as die dwergs wat in Nar Oosdoem Arak agtergebly het die klan van die dieptewagters weggetrek in volkome, trotse, sielverstommende stilte. Hul vertrek was nie soos die rustelose byeenkomste van ander weggetrekte klane nie, dit was 'n stadige, onafwendbare oplossing in klip, soos water wat in droë grond wegtrek. Die middelborsplate, gewoonlik blink selfs in diep duisternis met 'n blou, koue lig, het nou die vlam van die fakkels opgeslorp, sonder weerkaatsing. Die adamantskilde, elkeen 3 keer swaarder as gewone, het nie teen die stalaktiete gelei nie, maar het in absolute stilte verbygegly, asof hulle glad nie daar was nie. Slegs die tot skerp geslypte middelwapens, en die voorrade gedroogde vleis en garskoekies in die wyd skouersakke van dik, geteerde linne, het van 'n lang reis getuig. Hulle het nie weggaan as 'n protes of uit vrees nie, maar gedryf deur koue, kristalhelder plig, om te beskerm wat, soos hulle in die donkerste hoeke van hul klipharte geglo het, belangriker as enige twis, wrok en selfs die geheue van die voorvaders se glorie was. Hierdie stille, onverbonde krygers, wie se baarde in stywe vlegsels gevleg, grys was van die ewige ondergrondse stof en nie van ouderdom nie, het van geslag tot geslag hul wag gedra. Hul vaders en oupas het eeue lank in die aardedonker duisternis by die nou deurgange na die mitril en adamantare gestaan, die lewensbloed en onwrikbare basis van alle dwergse mag, rykdom en eer. Hul gesigte, soos verweerde rots, het niks uitgedruk behalwe konsentrasie nie, en in die diepte van die oë, gewoond om die geringste beweging in die ewige duisternis waar te neem, het 'n gelyke, onvervlouende vuur van vasberadenheid gebrand. Hulle het openlik, sonder luidrigtige toesprake en edes by byeenkomste, hul standpunt verklaar. Plig teenoor die huidige lewendes, wie se asem die lig in die smederye verwarm, en teenoor toekomstige geslagte, wie se hande nog nie 'n hamerhandvatsel aangeraak het nie, is onmeetbaar en onherroepelik belangriker as plig teenoor die verkoelde as van voorvaders, wie se gebeente reeds deel van die klipmassa geword het. Terwyl ander klane, soos versteurde swerms, heftig oor die verlede gestry het, deur ou wrokte en twiste te herleef, het die dieptewagters aan die hede gedink. Hulle het gedink aan die sigbare, tasbare bedreigings, wie se beweging reeds op die grense van hul wêreld gevoel is, nie aan die spooke van vroeëre glorie nie, maar aan die werklike, vreemde duisternis wat tot by die mure opruk, wat die toekoms van klip en staal self bedreig. Hul oudste braaid kliphart, wie se gesig, soos 'n verweerde rots, die stempel van millennia gedra het, en nie jare nie, het dit gevoel. Dit was nie vrees of 'n voorgevoel nie, dit was kennis, tot in die gebeente, die diepste van die kliphart gedring.
Sy vingers, resend op die handvatsel van die strydpyl, wie se kartels die buiging van sy eie rimpels herhaal het 'n ligte, aanhoudende vibrasie gevoel, wat nie van die wapen gekom het nie, maar van die vloer self, van die klipmassa onder sy voete. Dit was nie die lied van die berg wat hy van kleins af geken het nie, sy lae, ingewande gedreun het gekalmeer en gesis. Dit was 'n ander geluid, soos die ritme van 'n siek hart. Iets enorm. Oud. Iets, wie se slaap ouer as die dwerg se geheue self was, ouer as al eerste liedere oor klip en vuur. Dit het gedit in die donkerste skoot van die wêreld, in daardie laag waar selfs die pik nie kon kom nie, in dieptes wat nie bloot leegte was nie, maar 'n ander, vreemde wese. En nou het hierdie iets ontwaak. Nie haastig, nie woedend nie, maar met daardie onafwendbare, monsterlike stadigheid waarmee 'n reus in sy slaap roer. Sy ontwaking was nie 'n gedonder nie, dit was 'n stille roep, 'n gedreun. En verbraaid, wie se wese met klip vergroeid was hierdie tekens duideliker as die vurige rene op die adamantpoorte. Die bedreiging het nie van buite gekom nie, maar van binne uit die dieptes van die berg self. En dit het nie raad, nie debat vereis nie. Dit het hom, sy klan en hul stomme, tot skerp geslypte, soos 'n skeermes, strydpyls vereis. Dit het 'n antwoord vereis, wat nie met woorde gegee sou word nie, maar met staal en stilte. En toe die dieptewagters wegtrek, het hul afwesigheid in die vestingmure gevoel word in die koue lig van die smederye, sonder mitterrel, in die waaksaam stilte op die grense, waar die gewone gerammel van adamantskilde nie gehoor kon word nie. Dit was 'n leegte nie van die afwesigheid van mense nie, maar van die afwesigheid van steen. Van die afwesigheid van daardie onbuigbare rots, waarop alle golwe van duisternis gebreek het. En in hierdie leegte het die ware, verstommende vrees vir die eerste keer sy intrek geneem. In die oostelike sale, waar die lig nog onlangs vol gedreun van hamers was, en edelstene gestrooi is, het daar nou 'n dooie, grafstilte geheers. Stilte, wat digter en vreesaanjaender as enige geraas was. Dit het in die sale gehang, onbeweeglik en swaar soos 'n begrafnisdoek, slegs verbreek deur die echo van hul eie voetstappe, wat verdraai teruggekeer het, soos 'n tergende fluistering uit die leegte. Die koperbaarde, beroof van die onsigbare, maar onwrikbare skild van die dieptewagters, het hul naaktheid gevoel. Hulle, meesters van fyn werk en handelstransaksies, was nie bang vir openlike geveg nie, maar hierdie stilte, hierdie afwesigheid was 'n ander bedreiging. Hulle was bang om ver van die hoof, goed verligte en bewaakte sale af te beweeg, asof die lig van die fakkels die laaste eiland van veiligheid in die oprikkende see van ondeursigtige duisternis was. Hul blikke, gewoonlik vol selfvertroue en berekenend, het nou na elke donker deurgang, na elke gapende boog van 'n verlate galery gespring. Die ontginning van silwer en edelstene, dieselfde wat die klan gevoed en geklee het, wat die musiek van hul lewe was, het feitelik gestaak. Die myne, nog gister vol bedrywigheid, het leeg en koud gestaan. Selfs die desperaatste en gulsigste mynwerkers, diegene wat bereid was om vir 'n aar van suiwer mitterrel in die bek van 'n slapende wurm in te kruip, het nou nie gewaag om in die onderste, onverkende vlakke af te daal nie. Daaronder het nie net duisternis geheers nie, die onbekende het geheers. En hierdie onbekende het hom laat hoor. In die nagte, wanneer in die hoofsale 'n gespanne sluimering geheers het, het daar geluide uit die ondeursigtige duisternis van die sy, lang verseelde tonnels gekom. Nie hard nie, maar daarom nog sielverstuirender. Lang, knarsende skuur van klip op klip, asof iets enorm en swaar stadig omdraai in die bekrompenheid, stil, ritselende geritsels, soos die beweging van baie droë, skibbige liggame. Hierdie geluide het die wagte, wat by die skaars brandende vuurherde gestaan het, gespanne laat staar in die swart, absoluut ondeurdringbare leegte van die deurgang, tot bleekheid toe klam, skielik stom handvatsels van hul hellebaarde vasgedruk. Hulle het geweet dat daar iets was. En dat dit iets dopgehou het. En gewag het. Torben Koperbaard het homself geen rus gegee, dag of nag nie. Sy kamers het nou soos 'n klipval gelyk. Hy het by die tafel gesit, grof uit klip uitgekap, maar dit nie gesien nie. Sy blik was vasgepen op die gekraakte van tyd en vogleerkaarte van die myne, voor hom uitgesprei. Sy vermoeide, met fyn littekens van buitels bedekte vingers het oor die kronkelende lyne van die tonnels gegaan, asof hulle 'n polslag daarin probeer voel, 'n swak plek, 'n ingang probeer vind. Sy vinger het gebewe, gestop by die punt wat die rykste mitterrel haar aangetoon het en die paaie daarna toe deur die onderste vlakke. Vlakke wat nou aan die stilte en die geritsels behoort het.
Torben se lippe, weggekruip in sy gryse, eens versorgde baard, het bewoog en stomme, bittere selfverwyd vir die wêreld, vir die weggetrekte wagters uitgegee. Ons het die wagters dringend nodig, het hy in die stilte van die kamer gefluister, en sy stem, gewoonlik ferm en gesaghebend, het moeg, gebroke en hopeloos geklink. Dit was nie 'n konstatering van feite nie, maar 'n erkenning van nederlaag. 'n Erkenning dat hul vaardigheid, hul rykdom nutteloos was teenoor die duisternis wat altyd deur ander in bedwang gehou is. Diegene wat hulle in hul hoogmoed bloot as krygers beskou het. Aan die ander kant van die verdeelde vesting, in sy kamers, waar dit na rook, leer en staal geryk het, het Doemran Eysterhand by die dowwe, rokende lig van fakkels ander verslae bestudeer. Hulle het van die noorde gekom, van onder die vervloekte mure van KwaZulu-Natal, en die stempel van wanhoop en bloed gedra. Die boodskappers, wat deur stortings en ontelbare koboldvalle vermoeiende, lang daardeur gekom het meer so spooke as dwergs gelyk. Gewond, uitgeput, met oë waarin slegs 'n dowwe vuur van vervulde plig gebrand het. Hulle het nie nuus gebring nie, hulle het die bittere waarheid gebring, uitgekap op die tablette van nuwe verliese. Sonder die ligte, stewige, amper gewigslose mittelwapenrustings, wat eeue lank deur hul klan vir die hele vesting gesmee is, het selfs die gehardste en dapperste krygers van Doemran doele geword. Hulle het geval soos vliee op 'n kleefband, onder die dowwe, verraderlike houe van die koboldkromswaarde, nie in staat om die koboldpanser met hul swaar, verouderde staal te deurbreek nie. En die gewondes. Die gewondes is in die aardedonker duisternis van die nou tonnels agtergelaat, en hulle het alleen en in pyn gesterf, sonder om hulp te kry, hul laaste geraas het in die klipdowwe opgelos, deel geword van daardie stilte wat van die noorde en die ooste opgeruk het. Doemran het die perkament so vasgeklem dat sy knokkels wit geword het. Hy het nie reëls gesien nie, hy het gesigte gesien. Die gesigte van diegene wat nooit sou terugkeer nie. En in sy hart, reeds swaar gemaak deur wrok en onwrikbare vasberadenheid, het 'n nuwe, koue en rasionele woede sy intrek geneem. Woede oor die besef dat sy vyande nou nie net voor hom was nie, in die gesig van die koperbaarde, maar ook die weggetrekte wat hom in die ooste verlaat het, die diepte wagters. En intussen in die diepste van die eindelose ondergrondse doolhof, baie myl van die deur twis verskeurde vesting af, het die diepte wagters onverbiddelik voortgegaan op hul pad. Daar het in weke saamgesmeld in die ewige, ondeursigtige duisternis van naamlose tonnels, waar die lig verdik het, soos bedorwe, ou wyn, en na antieke, onaangeraakte stof van vergete tydperke geryk het. Die gewelwe was hier heeltemal bedek met vreemde, niemand bekende riene, wie se betekenis lank in die vergittelheid verdwyn het, en in die drukkende, absolute stilte het 'n onduidelike, lae dreun gestaan, soos die echo van 'n groot ondergrondse stad, begrawe onder die ontelbare dikte van eeue. Bright Kliphard het langsaam aan die hoof van sy weinig sprekende eenheid geloop, sy swart, mat panser het bedek met ryp van die ewige koue. In hierdie diep, verlate myne het 'n yskoue, tot op die gebeente dringende kou geheers, wat nie die wisseling van seisoene ken nie. Hy het onvolledige verslae van sy verkenners onthou. Die klip fluister anders, nie soos vroeër nie, die lig ryk na vreemde metaal, skaduwees roer waar daar geen lig is nie, nou het hy alles self met sy oë en vel gesien en gevoel. Die mure van die tonnels het plek geskyn met 'n onnatuurlike, speelgladde glans, asof iets enorms, vloeibaars en onverbiddelik eeue lank daaroor gestroom het, die klip poleer. Soms het 'n dowwe, aanwakkerende gedreun uit die swart duisternis voorgekom, soos verre donder. Agter Bright het sy wagters op hul plek gestil gestaan, hul vingers het refleksief om die handvatsels van hul vegbyle en pikke geknou. Maar lang, pynlike ure het verbygegaan, en niks het verander nie, slegs 'n hol echo het oor die leë, dooie sale gerol. Hulle het vreemde spore gevind, nie van kobolds of kobolde nie, maar iets heeltemal anders, onbekend. Gesmelte soos glas, klip, stol in vreemde, onnatuurlike vorms, en groot kristalle teen die mure groei in stryd met alle bekende wette van die natuur. Hulle het lank gelede die laaste bekende myne verbygesteek, die wat eeue lank netjies op alle kaarte aangedui is, het sy op monumentale plate, gestoor in Doemran se saal, of op lieflike perkamente in Torben se kantoor. Hier het die wêreld, bekend aan die dwergs, geëindig. Hier het die geskiedenis vasgevang in ink en bytel geëindig. Nou het hulle in tonnels verdiep wat op geen kaart was nie. Hierdie gange was nie uitgekap nie, dit het deur die dikte van die rots geskyn te groei, hul mure was ongelyk, wild, asof van binne uitgedruk deur 'n reuse, blinde inspanning. Die lig hier was anders.
Dit was dik soos kisiel, bedomp en swaar vir longe wat gewoond was aan die verdunde koelte van hoë gewelwe. Dit het nie bloot na klam klip en skimmel van vergittelheid geryk nie. Daarin het iets anders gedrewe, skaars waarneembaar, maar daarom nog meer onrustwekkend. Die reuk van antieke, onaangeraakte klip, wat nog nooit 'n pik aangeraak het nie. Die reuk van leegte wat nooit bewoon is nie. En daaronder 'n soet, bedervende spoor van iets oud, vergete, iets wat hier geleef het, gesterf het en in die ewige duisternis vergaan het lank voor die verskyning van dwergs. Bright het die eenheid volgens geheue gelei. Nie volgens kaarte nie, dit was hier bloot nuttelose perkamentstukkies, 'n spot met die onbekende. Hy het hulle gelei volgens wat nie in kiste gestoor is nie, maar in die bloed. Volgens die erfenis van geslag tot geslag oorgedra, van vader na seun, in die stilte by die oond of in die lang nagte onder die grond, wanneer woorde stil soos ondergrondse strome gevloei het. Dit was kennis, nie in klip uitgekap nie, maar in die siel van die geslag van die dieptewagters. In sy verstand, oud en wys soos die berge self, was nie duidelike kaarte nie, maar voorbeelde. Stukkies van vertellings, deur eeue heen gedra, verdraai, maar nie minder waar nie. Hy het die stories onthou wat sy vader hom vertel het, en vir hom, sy vader, wat in die mistige diepte van die tyd verdwyn het. Stories oor die eerste dwergs, dapper en vermetel, wat net begin het om hierdie tonnels te grawe, hul pikke het nog teen die onaangeraakte rots gelei, sonder om die diepste, rykste are te bereik. Hy het ook ander, donkerder vertellings onthou, oor diegene wat voor hulle in die berge gewoon het. Nie dwergs, nie kobolds nie, maar iets anders, wie se name uit die geheue gewis is, opgelos soos sout in water, maar wie se teenwoordigheid, koud en onverskillig, nog steeds ergens in die diepste gevoel is, soos 'n ligte rilling op die rug in 'n absoluut donker kamer. En, natuurlik, het hy aan die afvallige klane gedink. Aan die legendariese, amper mitiese broers, wat eens na die ooste weggetrek het. Aan diegene wat nie myne bewaar het nie, maar die poorte van lig. Die vesting Sarngatol, wat nie in die ingewande gestaan het nie, maar op die oostelikste grense, by die uitgang na die bergpieke, waar die eerste sonstraal die ewige sneeupieke raak en waar die lig skoon, koud en helder is. Hulle het weggetrek om nie klip te bewaar nie, maar die grens tussen wêrelde. Hul lot was in geheimsinnigheid gehul, en hul plig is selfs meer verhewe geag as die van die wagters. En nou het Bright sy dwergs in dieselfde rigting gelei, maar nie na die lig nie, maar na die hart van die ontwakende duisternis, wat miskien daardie afvalliges eens van die ondergrondse wêreld laat afsweer het. Sy geheue was nie 'n kaart nie, maar 'n kompas, wie se naald nie noord aangewys het nie, maar na die diepte van die eeue en die diepte van die berge, waar liggendes geëindig het en die onbekende werklikheid begin het. In een van die eindelose ondergrondse nagte, toe slegs die lig van 'n lantern teen die absolute duisternis geveg het, het Bright skielik sy hand in die ysterhandskoen opgelig, die hele eenheid gestop. Luister, het hy gefluister, en sy fluistering was soos die reis van afvallende sand. En hulle, terwyl hulle hul asem ingehou het probeer om te hoor wat hul bevelvoerder hoor. Maar die stil, skaars waarneembare, maar ononderbroke gedreun, wat oral vandaan gekom het, uit die mure, uit die vloer, uit die lig self, nie soos die geluid van 'n storting of die beweging van rots nie, eerder soos die stadige, diep, gelykmatige asemhaling van 'n slapende reseberg, was slegs vir hom hoorbaar. Hulle het al dieper in die skoot van die wêreld afgedaal, en met elke nuwe tree het die vertroude, bewoonde wêreld ergens ver bo agtergebly, baie myl klipmassa weg. Die lig het swaarder, digter geword, het na koelvogtigheid en eeueoue, onaangeraakte stof geryk, wat selfs na tyd geryk het. Die gewelwe van die tonnels, eens glad en bewerk, het nou soos wilde, natuurlike grotte gelyk, en onder die dwerg se voete het skerp klipskerwe onder vegstewels gekraak, wat nog nooit 'n bytel of pik aangeraak het nie. Eers in die oop tonnels het nuwe geritsels verskyn, hulle was skaars hoorbaar, amper spookagtig, 'n ligte, ritselende geritsel ergens agter, 'n stil, droë kraak, asof klip saamgepers en gekreun het onder die onverbiddelike druk van die hele bergmassa. Die dwergs het gewaaksaam geraak, op hul plek gestil gestaan, in die ondeursigtige duisternis agter die ring van hul vakkelig ingestaar, maar niks gesien behalwe leegte nie. Slegs die vlammetongetjies het rustelose, dansende skaduwees op die ongelyke, growwe mure gewerp, en in die stilte het dit begin lyk asof hierdie skaduwees hul eie, stadige en vreemde lewe leef. Maar hoe verder, hoe hardnekkiger hulle die diepte ingedring het, hoe duideliker, hoe aanhoudender het hierdie geluide geword. Die geritsels het vermeerder asof iets onsigbaars, veelpotigs en talryks parallel met hul pad beweeg het, slegs versteek deur 'n dun skors van rots.
Soms in die grafstilte het 'n skerp, droë, soos 'n sweepslag, kraak geklink, asof ergens diep in die klipvlees van die berg 'n enorme, reuse ruggraat gebreek en verskuif het. Die dwergs het opgeskrik, hul vingers het onwillekeurig om die eeltige handvatsels van byle en pikke geknou. Hulle was van kleins af gewoond aan die dowwe gedreun van stortings en die geknars van skuivende klip, maar dit was iets anders, stil, aanhoudend, amper lewend en bewustelik. Braaid het onverbiddelik voor almal geloop, sy vereiste pantser het in die lig van die fakkels dowwe, waterige glanse gewerp. Hy het nie oor sy skouer gekyk nie, geen tekens van ongerustheid gegee nie, maar sy ore, oud en gevoelig vir die geringste veranderinge in die gewone simfonie van die ondergrondse, het elke nuwe, vreemde geluid opgevang en geanaliseer. Hy het gehoor hoe ergens regs, in 'n sygalery, klein grys afval, asof iemand se onsigbare, ratse voete oor die klipvloer gehardloop het. Hy het 'n kort, afgeknipste skuur links gehoor, soos die geluid van 'n skerp klou, stadig en doelgerig oor granietrots sleep. Hulle het niemand in die aarde donker duisternis gesien nie, maar met hul vel, gebeente gevoel, iets was hier, naby, het dieselfde lig as hulle asem gehaal. Iets oud wat die dageraad en ondergang van hul eie beskawing oorleef het, al hul groot oorloë en klein twiste. Iets vir wie hierdie eindelose tonnels nie 'n verowering was nie, maar die oorspronklike enigste huis. En hierdie iets het nou uit die duisternis na hulle gekyk, nie haastig nie, wag, elke tree met stil, onverklaarbare geritsels en waaksaam gekraak in die ondeursigtige duisternis vergesel. Hulle het al dieper afgedaal, en met elke tree het die lig swaarder, digter geword, deurdrenk met klam, yskoue koue en die bedompige reuk van antieke, onaangeraakte klip. Die gewelwe van die tonnels het vernou, asof hulle saamtrek in voorgevoel van iets, die mure het al hoe nader gedruk, en die fakkels het bewe, verdraaide skaduwees gewerp, wat soos lewende wesens gelyk het en eiesinnig beweeg het, teen die beweging van die vlam in. Onder die voete het fyn grys gekraak, en die echo van hul swaar, gelykmatige tree het ver voor in die klipgange versprei, soos 'n aanhoudende boodskapper wat alles wat voorlê, van hul koms gewaarsku het. Skielik het Braaid gestil gestaan, sy hand in die ysterhandskoen skerp opgelig. Sy vingers het in 'n stywe vuis geklem, en hy het stadig omgedraai, sy oë, gewoond aan die ewige skemer, het tot spleetjies vernou, op soek na die onsigbare bedreiging. Daar word op ons gelet, het hy stil, amper fluisterend gesê, maar sy stem, laag en hees van jare se inaseming van klipstof, het met so 'n ystersekerheid geklink dat dit binne in die ander krygers koud geword het en die bloed van hul gesigte weggetrek het. Ons word opgespoor. Nou, hy het nie geskreeu, geen alarm gemaak nie, maar elke woord van hom was gevul met swaar, soos lood, gewig van besef van die onafwendbare gevaar. Sy ondersoekende blik het oor die duisternis wat hulle van alle kante omring het gegly, op soek na die geringste beweging, daardie teken wat aan die oë van sy soortgenote ontglip het. Hy het dit met die vel van sy rug gevoel, nie bloot toevallige geluide, nie bloot onskadelike geritsels nie, maar die onsigbare, vijandige teenwoordigheid, vreemd en onverbiddelik oplettend. Iets het uit die diepste van hierdie tonnels na hulle gekyk, iets wat hierdie kronkelende paaie beter as hulle self geken het, en net sy tyd, sy oomblik afgewag het. Uiteindelik het die dwergs in 'n uitgestrekte, met leegte gapende ondergrondse holte uitgekom, wie se hoë, gekraakte gewelwe in die ondeursigtige, swart hoogte verlore gegaan het, waar die lig van hul fakkels nie kon bereik nie. Die lig hier was heeltemal onbeweeglik, dood en vochtig, na ou vochtigheid en iets oud, vergete geryk, wat nie aan hierdie wêreld behoort het nie. In die swak, bewe lig van hul fakkels het duisende stalaktiete geflikker, soos reuse tande, van die plafon afgehang soos reuse klipysters, wat eeue lank stilte bewaar het. En toe het hulle eindelik in die werklikheid gesien, hierdie geheimsinnige inwoners van die dieptes. Eers was dit net bleek, vervloeiende vlekke in die aardedonker duisternis, wat tussen massiewe klipkolomme gegly het, soos spooke. Toe, soos die dwerg se oë aan die skemer gewoond geraak het, het gruwelike besonderhede begin opkom. Halfdeurskynende, amper fosforiserende vel, groot, heeltemal ronde oë, wat die skaars lig van die fakkel soos katte in die nag weerspieël het, lang, ongelooflik vasgrypende vingers met seiers, geruisloos aan die geringste ongelykhede van die rotse vasgeklem. Die wesens het absoluut geruisloos beweeg, saamsmeltend met die tekstuur van die klipmure, hul bleek, pigmentlose liggame het amper nie in kleur van die omliggende kalksteen verskil nie. Braaid kliphard het stadig, om nie 'n skielike reaksie uit te lok nie, sy hand opgelig, sy krygers 'n duidelike teken om te stop gegee. Sy dwergs het op hul plek gestil gestaan, soos ingegrawe, hul vingers het tot bleekheid toe om die handvatsels van wapens geknou.
In die stilte wat ingetree het hulle slegs hul eie onderbroke asemhaling en die stil, ritselende geluid gehoor, wat van baie van hierdie wesens gekom het, die geluid van hul vel, wat oor klip gly. Een van die troglodiete, effens groter as die ander, het van die algemene groep geskei en 'n paar gladde, glytree vorentoe gedoen, na die dwergs toe. Sy beweging was onnatuurlik glad, amper vloeiend, sonder enige skerpte. Groot, heeltemal swart oë met dun vertikale pupille het die aankomelinge oplettend, sonder vrees, bestudeer. Hy het skielik 'n kort reeks vinnige klikgeluide gemaak, wat, weerspieël deur die vermure van die grot, na hom teruggekeer het. Dit was antieke echolokasie, wat hom gehelp het om in volle, absolute duisternis beter te sien as enige dwerg in daglig. Die dwergs het onbeweeglik gestaan, soos uit klip uitgekap, maar elkeen het met die vel van sy rug die dosyne onsigbare, ondersoekende blikke op hul pantser gevoel, wat daaroor gegly het. Hulle het met uiterste duidelikheid verstaan, dit was nie 'n toevallige ontmoeting in die eindelose ondergrondse nie. Die troglodiete het lank voorheen van hul aankoms geweet en hulle bewustelik hier, in hierdie groot, soos die wêreld, grot, wat blykbaar die hart van hul oorspronklike gebied was, afgewag. Bright, sonder om sy oë van die leier van die troglodiete af te haal, het stadig, demonstratief die punt van sy vegpyl op die klip laat sak, maar sy blik, swaar en beoordelend, het nie van die bleekwese afgewyk nie. Die volgende paar oomblikke, rekbaar soos teer, moes alles besluit, of hulle sal hierdie grens vreedsaam verbygaan, slegs met blikke ruil, of die antieke gewelwe van hierdie grot sal binnekort strome donker bloed vergiet. Die lig tussen hulle het bevries, het dik en swaar geword, asof daar in die natuur self 'n pouse voor die onafwendbare storm was. Met 'n skaars merkbare beweging van Bright se skouer het die dwergs onmiddellik en geruisloos hul rye gesluit, en die stil grot het skielik gevul met 'n lae, klinkende gedreun. Dit was 'n spesiale musiek, gebore uit die aanraking van mithrilpantser en adamantskilde. Dit was toerusting gesmee in die diepste en heiligste smee van Khazad-dûl, waar lang geslagte van meesters hul kuns geslyp het, geheime van vader na seun oorgedra. Hul groot skilde gesmee uit suiwer, ongemengde adamant, het voor die eenheid 'n deurlopende, ondeurdringbare muur gevorm. Die oppervlak van elke skild het 'n diep donkergrys kleur gehad met 'n skaars waarneembare blou skynsel, asof daar skerwe van die naghemel in vasgevang was. Dik soos 2 vingers van 'n volwasse dwerg, het hulle net skynbaar gewigloos gelyk as gevolg van ongelooflike, amper toweragtige smeedwerk. Op die heelrande het lieflike, maar stewigste versterkings van mithril geblink, metaallig soos 'n veer, maar in sterkheid nie minder as die beste staal nie. In die vermoeide, sterk hande van die dwergs het hul beroemde vegbyle stilgestaan, gereed vir 'n onmiddellike swaai. Sommige van hulle was heeltemal, van die handvatsel tot die dodelike lem, uit dieselfde wonderlike mithril gesmee. Die ingekapte, perfek by die palm gepaste handvatsels het gerief in hul greep gelê, en die dubbele, tot skeermeskerp geslypte lemme het koud, buiteaardse lig gewonkel, wat die springende vlamme van die fakkels woedend weerspieël. Die slyp was so perfek dat die snyrand in die lig amper onsigbaar gelyk het, slegs 'n dun lyn, wat seker dood beloof. Die kryger se pantser was 'n vreemde samesmelting van krag en kuns. Mithril-borsplate en skouerstukke, tot speelglans gepoleer, was met klein, maar ongelooflike stewige klinknagels van adamant aan mekaar vasgemaak. Daaronder het die maleenkolders van dieselfde mithril gelei, met so 'n ondenkbare kuns gevleg dat elke klein ringverbinding die dwerg nie slegter as 'n soliede staalplaat beskerm het nie. Hul helms, versier met gedigte adamantkamme in die vorm van gestileerde bergpieke, het die gesigte verberg, net nou donker splete vir die oë oorgelaat, waaruit 'n ferme, onwrikbare wil na die troglodiete gekyk het. Alles het in een oomblik verander, soos 'n skielike storting in 'n diep myn. Die klipgewelwe van die grot het skielik lewend geword, geritsel, en uit tallose donker skeure, wat vroeër net natuurlike krake in die rots gelyk het dosyne bleek liggame uitgestroom. Die troglodiete het nie in 'n ry soos die dwergs geloop nie, hulle het op hulle afgeval soos 'n ware stortvloed, beweeg met skielike, onderbroke rukke, soos spinnekoppe wat skielik van hul web geskrik is. Hul lang, benjagtige ledemate het aan stalaktiete, wat van die plafon afgehang het, vasgeklem, wat gelyktydige aanvalle van verskillende rigtings moontlik gemaak het, van bo, van die kante, selfs van agter. Die eerste slag het die adamantskilde opgeneem. Dowwe, swaar geklop van baie liggame wat teen metaal bons, het deur die hele ry gerol, wat die dwergs gesamentlik 'n tree laat terugtree het.
Die wesens het nie probeer om hierdie metaalmuur deur te breek nie. In plaas daarvan het hulle lang, bleek vingers met donker kloue oor die rande van die skilde gegly, op soek na die geringste splete tussen hulle. Een van die troglodiete, vaardiger as die ander, het daarin geslaag om sy maararm in een van sulke splete te steek, om na die gesig van 'n dwerg te probeer reik. Maar die mitrilbyl het van bo af van 'n kort swaai afgeval, die ledemaat by die elmboog afgesny. Die afgekapte hand met nog bewegende vingers het op die klippe geval, in die gedrang verdwyn. 'n Ander wese, wat van 'n stalaktiet af in die middel van die ry gespring het, is in stukkies gehak deur 3 byle gelyktydig. Die mitrillemme het die halfdeurskynende vleis amper geruisloos binnengedring, dit soos misgesny, en donker, amper swart bloed het op die naaste pantser van die dwergs gespat, 'n skerp, onaangename reuk van vogtigheid, ou grond en verrottende swamme versprei. Die dwergs het metodes gehak, sonder onnodige bewegings, krag spaar. Elke slag was presies, bereken en dodelik, die ribbes van die troglodiete het met droë gekraak onder die mitrillemme gebreek, ledemate het van die liggame geskei, koppe, met hul groot, onverskillige oë, het oor die ongelyke klipvloer gerol. Maar die wesens het nie gestop, nie teruggetree nie. Hul groot, bleekliggende oë het in die skemer van die grot geblink met blinde, dierlike haat. Toe 'n jong dwerg in die eerste ry, moeg van spanning, vir 'n oomblik sy skild laat sak om asem te skep, het een van die troglodiete dadelik aan sy helm vasgeklem, woedend en onophoudelik sy beneagtige kop teen die stewige visier gebons. Die nabierige kryger, wat dit sien, het geen sekonde gehuiwer nie, sy byl het met kenmerkende gekraak deur die ruggraat van die aanvaller gegaan, en die liggaam het vormloos ineengestort. Die dwergs, wat hierdie eerste woedende golf afgeweer het, 'n stadige, versigtige, soos 'n ontwakende vulkaan, vordering diep die grot in begin maak. Elke tree vorentoe het met groot moeite gekom, onder die voete het bene met droë, soos kniptakke, gekraak gebreek, en die donker, taai, amper teeragtige bloed, gemeng met ondergrondse slijm, het op die ongelyke klipvloere gladde, waarlik verraderlike modder gevorm. Selfs al mitrilstewels, hierdie kroon van dwergse smeedkuns, met betroubare, soos die aardbol self, adamant soolskene, het op hierdie bloedvloer gegly, wat die krygers, gewoond om klip deur die sool te voel, met besondere, amper pynlike sorg laat kies waar om te tree. Die grot, soos hulle gevorder het al weier oopgegaan, en al hoe meer onheilspellende en angswekkende beeld vir die oë geopen, wat uit die duisternis opgeduik het, soos 'n nagmerrie uit 'n siek kop. Die hoë in die ondeursigtige, amper tasbare duisternis verdwynende gewelwe was bestrooi met stalaktiete, baie waarvan bedek was met bleek, soos neste of kokonne, vorme, wonings van die troglodiete, hierdie sere op die liggaam van die berg. Die mure, growwe en nat, was deurkruis met ontelbare donker gange, nou soos wonde ingange, waarvan nuwe en nuwe golwes wesens verskyn het, skynbaar onuitputlik, gebore deur die duisternis self. Die lig hier het verdik, swaar geword om asem te haal, dig en verstikkend, versadig met die reuke van eeueoue skimmel, klam klip en die soet, na swaar stank van die dood. Die ou gromdier, wie se een sneeuwwit, soos bergsneeu, gryse baard nou bedek was met donker, reeds opdroog, veltrekkende spatse swart bloed, het nog 'n troglodiet, wat uit 'n nou syse spleet uitgespring het, met een presiese, blitsvinnige slag ontmoet, waarin die hele gewig van sy lang jare en al sy woede was. Die lem van sy byl het onder die sleutelbeen ingegaan, die borskas met kenmerkende nat, smakkende geluid van skeervleis gesny. Die wese het agteroor geval, en kort, borrelende, soos uit 'n omgestopte kruik, geluid uitgegee en stil geword, en in sy glasagtige oë was niks behalwe leegte oorgebly nie. Op die regterflank het die jong Torgan, wie se hart soos 'n gevange voël in sy bors geklop het, skaars die aanval van bo afgestoot. Nadat hy die troglodiet wat aan sy helm vasgeklem het, afgeskit het, het hy met 'n kort, jees uitroep die byl in sy bors gesteek. Die lem het geblink en by die rug uitgekom, 'n bondel verblindende, maar nie hittegewende vonke teen die klipvloer uitgeslaan. Skilde regs het die stem van Braid deur die gedreun van die geveg gebreek, 'n stem waarin daar geen vrees was nie, maar net koue staal van plig. Sy opdrag, deur die geraas van die geveg gesê, het die dwergs onmiddellik, soos dele van 'n enkele meganisme, laat herrangskik, nuwe aanval uit 'n sistonnel afweer, die skilde het met geklingel gesluit, die volgende grys, sissende golf opgeneem. Met elke tree die diepte in het die weerstand versterk, desperater, woedender geword. Die troglodiete het op die skilde afgestorm, ongeag verliese, en in hul blinde oë het net honger gebrand. Hul lang, vuil vingers met harde, soos vuursteen, kloue het die adamant gekrap, skaars merkbare, maar tog vernederende spore op die blink oppervlak gelaat.
Soms het dit aan 'n paar wesens geluk om aan een skild vas te klem, en dan moes die dwergs hulle kap terwyl hulle aan die beskermingsmuur gehang het, soos walglike vrugte aan 'n tak. Die vloer van die grot was bestrooi met liggame, en hierdie hoop liggame was 'n vreeslike monument van hul pad. Diegene wat nog beweeg het, 'n swak piep uitgegee, het presiese, genadeloose houe op die kop gekry. Die swart, soos teer, bloed het die natuurlike holtes in die klip gevul, stinkende, rokende poele gevorm, waarin die weerkaatsing van die fakkels geskyn het. Die lig het gedreun van die skril, senuwee aftrekkende gille van die troglodiete en die gelykmatige, ingewande gedreun van die dwergse pantser, die groot lofsang van die geveg, gebore uit staal en vlees. Hulle het voortgegaan met beweging, tree vir tree, nou, uitgeleede gang van liggame agter hulle gelaat, hul mitrilbyle, reeds stomp van die slagting, het onverbiddelik die pad diep die antieke grot in, na die hart van die duisternis, skoongemaak. Dit was 'n bloedige, metodiese, tot die laaste swaai berekende dans van die dood in die hart van die klipskoot van die aarde. Die dwergs van die dieptewagters, hierdie gedronge, magtige reuse, wie se roeping en vloek die beskerming van die verste, donkerste myne was, het beweeg soos 'n enkele, veelvoetige organisme, rug teen rug, skouer aan skouer. Hul lewens het in hierdie hel saamgeflens. Hul wêreld het vernou tot die trillende ring van lig van die rokende, knappend fakkels, tot die klinkende, aangetaste muur van skilde en die dodelike boog van swaaye van mitrilbyle. Die grot, waar hulle uiteindelik uitgekom het, was so uitgestrek dat dit blykbaar die hele Nar Oesdoem Arak met sy groot saal en al sy sale kon bevat, en daar sou nog plek vir die afgrond oorgebly het. Sy gewelwe het in die ondeursigtige hoogte, in die hemel van volle, lewende duisternis, verlore gegaan, waar geen straal, geen glans kon bereik nie, en hierdie duisternis het op die verstand gedruk met die swaarte van ewigheid. En in hierdie kolossale, gapende leegte het hul klein, geordende reis soos 'n eensame eiland van verstand en wil in die grenslose, gevoellose oseaan van blinde, antieke Charles gelyk. Die lig was dood en onbeweeglik, het nie bloot na vogtigheid geryk nie, maar na die eeuwe-oue, drukkende bedompigheid van 'n graf, waarin daar nog nooit wind was nie, en waar geen straal van hoop kon binnendring nie. En slegs hul swaar, onderbroke, moe asemhaling het hierdie prehistoriese stilte verbreek, en die stil, afskuwelike, kruipende geritsel van honderde gly oor klipbleek liggame, 'n geritsel wat harder as enige vegkreet was. Hulle het geloop, en onder hul stewels het nie bloot skerwe rots gekraak nie, maar bene van troglodiete, gebreek met droë, kort gekraak, soos takke onder die voete van 'n houtkapper in 'n bladlose bos. Die donker, amper swart bloed, dik soos afkoelende teer, het onder die voete 'n gladde, klewerige modder gevorm, en selfs die betroubare adamantsoolskene, waarop hele koninkryke gestaan het gegly, wat die krygers met besondere, uitgemaakte sorg laat kies het waar om te tree, asof hulle oor dun ys oor die afgrond geloop het. Die jong Torgan, wie se gesig onder die swaar helm oorstroom was met bytende, sout sweet en klewerige spatse van vreemde bloed, het gevoel hoe sy spiere met die vuur van moegheid brand en sy hart klop soos 'n hamer in die smee van die dieptewagters, 'n woedende, paniekerige ritme uitklop. Hy het nie wesens gehaak nie, hy het hierdie drukkende, vyandige duisternis self gehaak, hy het die vrees gehaak, wat sy keel met yskoue vingers toegesnoer het, die vrees wat hom fluister om op te gee, te lê en te sterf. Elke slag van sy byl, waarvan die halfteerskynende vleis geruisloos oopgegaan het en die bene gekraak het soos dop, was nie bloot 'n moord nie, dit was 'n bevestiging, uitgekap met staal. Ons is hier. Ons is die wagters. Ons sal nie breek nie, die ou gromdier, wat links van hom gestaan het, skouer aan skouer, het gelyk en swaar asemgehaal, soos smeeblasebalge, en beweeg met 'n skrikwekkende, amper masjienagtige presisie, sonder enige woede. Sy byl, 'n halwe gewig swaarder as die van Torgan, het kort, spaarsame, dodelike boë beskryf, en met elke swaai het nog een bleek, sissende liggaam weggeval, vermink en stom. Sy gryse baard, sy sneeuwwit trots, was vuil met klewerige, donker slijm, soos verrottende vleis, maar in sy oë, sigbaar in die splete van die helm, soos twee kole in die as, het nie die vuur van woede gebrand nie, maar die koue, gelyke lig van vasberadenheid, gesmee en gehard oor eeue se diens in die verste, stille myne, waar klip met vreemde, vergete stemme fluister. En voor almal, soos 'n gedigte en onbeweegbare bastion, het Braaid kliphard gestaan. Hy het nie met roekelose woede soos die jonges gehaak nie, hy het nie krag gespaar soos die ouer manne nie. Sy beweging was soos tektoniese verskywings, stadig, onafwendbaar, gevul met gedigte en stille selfvertroue, asof die aarde self sy ritme aan hom gedikteer het. Sy byl het afgeval, en dit het gelyk of nie hy self die wapen gerig het nie, maar die berg self, deur hom, sy antieke woede op hierdie bleek, slissende gedroog is afgestort het.
Hy het nie net elke sug van sy krygers gevoel nie, maar elke kreun van die pantser, elke onderdrukte doodsnik van 'n gewonde, elke skuif in die druk van die somber lig. Hy was die brein en die hart van hierdie staalorganisme, hierdie lewende vesting, wat stadig maar onverbiddelik vorentoe beweeg het, in die hart van die onbekendheid, wat voorgepols het, soos 'n verrottende wonde. Hul rye, dig en gedissiplineerd, was soos 'n reuse, onverbiddelike boor, wat in die dikte van die vyandige leer ingebyt het. Die troglodiete, hierdie lewende skaduwees, het golf na golf opgerol, en dit het gelyk of daar geen einde sou wees nie, soos gety in 'n ondergrondse see. Hulle het geval, deursteek en gesny, hul groot, blinde, liggende oë het een vir een gedoof, soos sterre aan die naghemel, maar uit die duisternis, uit ontelbare splete, het daar nuwe en nuwe verskyn, gebore deur die duisternis self. Soms het een van die gedrooges vaardiger en desperater as die ander daarin geslaag om lang, benjagtige vingers aan die rand van 'n skild vas te klem, en dan moes die dwerg dit met 'n kort, skerp slag van die handvatsel afslaan, sodat die buurman dit kon doodmaak, en die geknars van die kloue op die adamant het geklink soos die skroef van 'n mes op glas. Skilde. Sluit skilde aan, het Braaid se jeeskreet geklink, sy stem, laag en dik soos gesmelte metaal, het oor die algemene gedreun van die geveg gebrul, deur die gedreun en gille gesny. Die muur van adamant het met 'n harde, finale gekletter nog digter geskuif, skild aan skild, rand aan rand. Nou was hulle soos 'n groot, stadig kruipende skilpad, wie se skild onkwetsbaar was en wie se kloue dodelik was. Hulle het asem gehaal as een diep, rasserige asemhaling, kort, veerkragtige tree, verpletterende slag. Asem, tree, slag. Hierdie ritme, hierdie antieke, soos die berg self, vergritme van die dieptewagters, het hul enigste werklikheid, hul gebed en hul vloek geword. Hulle het nie meer individuele teenstanders gesien nie, slegs 'n bleek, bewe, eindelose massa, wat vernietig moes word om die pad vorentoe, na die geheim wat in die hart van hierdie monsteragtige grot weggesteek het, na wat, soos Braaid met sy gebeente gevoel het, op hulle gewag het aan die einde van hierdie pad, koud en onverbiddelik. En hulle het gevorder, 'n wyd, bloedige spoor agter hulle gelaat, 'n gang van liggame en gebreekte bene, stadig, soos geskik vir hul ras, wie se tyd nie haastig gestroom het nie, soos 'n ondergrondse rivier, en wie se wil harder as enige, oudste klip was. Hulle het hul stadige, onafwendbare beweging diep in die klipskoot voortgesit, en dit het gelyk asof die berg self, lewend en kwaad, hulle terug probeer uitspoeg met hierdie eindelose mengsel van bene en vleis. Agter die eerste reuse grot het 'n tweede oopgegaan, toe 'n derde, 'n hele reeks ondergrondse sale, verbind deur nou, soos keel, deurgange, waar die dwerg se ry moes saamtrek, verander in 'n staal met bloedgepoleerde wig, wat weer oopgevou het toe dit in nog 'n gapende leegte ingegaan het, waar die lig nog swaarder was en na nog ouer dood geryk het. Hierdie sale was nie leeg nie. Honderde, duisende bleek, bewe silhouette het hulle in elke een ontmoet, en hul liggende oë was soos 'n swerm siek sterre in die ondergrondse nag. Die troglodiete het nie meer enkel desperate rukke aangestorm nie. Nou het hulle in 'n deurlopende, lewende, stille muur opgerol, en in hul aanval het daar 'n sinistere taktiek verskyn, gebore uit 'n kollektiewe, vreemde verstand. Hulle het nie net met lang, benjagtige vingers met donker, skerp soos naalde, kloue aan die skilde vasgeklem nie, maar ook aan die pantser van die bure, om die onverbiddelike ry met hul gewig, hul gesigslose massa te laat wankel. Hulle het in trosse aan die adamant muur gehang, en die dwergs moes met byle van kort, vermoeiende swaaiwerk, hierdie vasgrypende ledemate afkap, wat selfs in die dood nie oopgemaak het nie, voortgegaan om die metaal met doodsnikke te krap, dun, bleek spore daarop te laat, soos 'n herinnering aan hierdie dag. Die lig het gedreun van hul fluistering, onartikuleerd, sissend, vol blinde, antieke haat, wat in hierdie sale langer as hele menslike koninkryke geleef het. Hierdie geluid het in die ore gedring met dun, onsigbare naalde, deur die nou splete van die helms gesyfer, op die bewussyn gedruk nie minder as die drukkende klipmassa bo hul koppe nie, die skedel gevul met 'n gruwelike, aanhoudende gebrom. Die reuk was ondraaglik, dik en tasbaar, die skerp stank van opengeskeurde ingewande, soet en bederflik, soos bedorwe vleis, gemeng met die buitende, oosny rook van die fakkels en die bekende, amper bekende reuk van sweet en bloed van die dwerg self, die reuk van yster en sout. Die jong Torgan, wat nie meer moegheid gevoel het nie, maar slegs een deurlopende, vurige, trillende spanning in elke spier, het skielike yskoue, brandende streep van pyn op sy dy gevoel. Een van die troglodiete, wat onder die skild deurgekruip het, kronkelend en vinnig soos 'n slang, het daarin geslaag om sy lang, vuil klou oor die voeg tussen die dyplaat en die borsplaat te trek.
Die slag was nie diep nie, maar brandend koud, asof 'n skerf van ewige ys uit die diepste myne hom aangeraak het. Torgan, sonder om te dink, gedryf deur slegs 'n dierlike drang om te oorleef, het die punt van sy byl in die groot, liggende, soos moerasvuur, oog van die gedrog gesteek, en dit, met 'n kort, borrelende, vol wanhoop gil, het weggeskuiwe om in die duisternis te sterf, sy bloed op sy klou saamgeneem. Hou vol, seun, het die ou gromdier deur die geraas van die geveg gegrom, en sy swaar byl het vir 'n oomblik Torgan van 'n nuwe aanval afgeskerm, die van die kant afspringende wese met 'n nat, sappige smak in twee gesny. Hul nes is ergens naby. Voel jy dit? Die lig verander en inderdaad, in die stank was daar 'n nuwe, nog meer afskuwelike noot, die reuk van ammoniak en iets suurs, soos van bedorwe melk. Braaid Kliphard, wat aan die punt van die wig gestaan het, onwrikbaar soos 'n rots, het dit beter as almal gevoel. Met elke nuwe saal, met elke afgeweerde aanval, het hy gevoel hoe die vlees van die berg self rondom verander, hoe dit al hoe vreemder, sieker word. Die mure hier was nie bloot growwe en ongelyk nie. Hulle was deurkruis met daardie bleek, soos reuse wespenneste of kokonne, vorme, wat hulle van ver gesien het. Sommige was opgeskeer en daaruit het dieselfde swart, taai, soos teer, slijm gedrup as uit die liggame van die troglodiete. Ander, meer vars, het swak beweeg, asof deur die asemhaling van 'n slapende monster, en daaruit het nuwe, nog maarder en bleker, amper deurskynende wesens na die lig uitgekruip, om dadelik, met 'n skril gesis, blind en woedend, in die geveg te storm. Dit was nie bloot 'n leiplek nie. Dit was 'n broeiplek, 'n inkubator, die kloppende hart van hierdie hele walglike, wemelende lewe. En die dwergs, hierdie ongenooide gaste, wat met lig en staal gekom het metodies, met die hardnekkigheid wat 'n legendariese, in spreekwoorde ingegaan eiewagwaardig was, dit stuk vir stuk uitgebreek en uitgebrand. Hulle het nie bloot afgeweer nie. Hulle het skoongemaak, nie 'n klip op 'n klip gelaat nie, nie 'n gedrog op 'n gedrog nie. Elke tree vorentoe, swaar en uitgelei, was 'n tree na die volledige vernietiging van hierdie klipkoninkryk van duisternis. Toe die ry vorder, het 'n paar dwergs met brandende fakkels, bedek deur die skilde van maats, na die mure gestap en hierdie bleek, leeragtige neste aan die brand gesteek. Die vuur het onwillig die vreemde, senuweeagtige materiaal aangeneem, sis en geknak, maar toe dit vlam gevat het dit woedend gebrand, kort, helder uitbarstings, wat 'n nuwe, buitende reuk versprei het, gebraaide vleis en bitter verval, en die sale gevul met 'n rou, karmosyn gloed, waarin die skaduwees van die vegtende soos demone gedans het. Onder die voete het nie net bene gekraak nie, maar ook 'n bros, hul strukture gebreek met 'n dun, soos glas, geklingel, miskien versteende eiers of larwes, wat die kieme van toekomstige boosheid bewaar het. Die swart, olierige bloed het met klewerige slijm gemeng, 'n gevaarlike, gladde, borrelende film onder die voete gevorm. Maar die dwergs, gesmee in die ewige, eindelose gevegte onder die grond, het nie gestruikel nie. Hul beweging was soos die werk van 'n reuse, fyn afgestelde meganisme, gedig, onverbiddelik en genadeloos presies. Hul vegkreet het nie meer geklink nie, daar was geen lig in die longe verharde uitroepe nie. Daar was net swaar, fluitende asemhaling, droë gerammel van metaal op metaal, gekraak van breekbene, doodsnis van sterwende gedroges en die gelykmatige, magtige, amper musikale gedreun, wat hul mittelpanser van honderde houe uitgegee het, die antieke lied van staal, sonder woorde wat van die krag en onbuigbaarheid van hul volk vertel. Hulle het hierdie vervloekte koninkryk van klippe skoongemaak, dit van 'n bolwerk van antieke, naamlose boosheid in nog 'n dooie, stille, met rook deurdrenkte monument van die onverbiddelike mag van die dwergse volk verander. En voor om die volgende draai het net nuwe, nog digter duisternis, nog meer sissende gedroges op hulle gewag en, soos Braaid met koue, klipsekerheid in sy bors gevoel het, die oplossing van die geheim wat in die hart van hierdie eindelose, lewende nag weggesteek het. In sy bors, onder die swaar, met nuwe skrape bedek mittelborsplaat, waar net die vlam van vegwoede moes klop, het daar nou 'n ander, dieper en onverbideliker gevoel gewoon, wat deur die geraas van die geveg gebreek het. Dit was nie 'n stem nie, nie 'n roep in die gewone sin nie. Eerder 'n aanhoudende ritme, pols in takt met die dowwe houe van sy eie hart, 'n hol gebabbel, wat nie uit die ore gekom het nie, maar uit die gebeente self, uit die diepste van die geheue van sy geslag, uit daardie tye toe die berge jonk was. Dit was soos 'n verre gedempte gedreun van 'n ondergrondse storting of die gesaghebbende fluistering van 'n ryk ertsaar, wat die mynwerker na die gevaarlikste ingewande lok.
En hierdie antieke kliproep het hom vorentoe getrek, deur die sale, oorstroom met bloed en stank, verby die brandende neste en hope liggame, al dieper en dieper, in daardie stomme, slapende laag van die klipmassa, waar nog nooit 'n dwerg se voet getree het nie. En hy het hulle gelei, hierdie ou kryger, wie se wil harder as adamant was. Honderde dwergs van die klan van die dieptewagters, moeg tot die laaste senuwee, gewond, met pantser, soos 'n kaart van vorige gevegte ingekerf, maar nie gebreek van gees nie. Hulle het nie hierdie roep gesien nie, nie sy geheimsinnige, aanhoudende musiek gehoor nie, wat net in die bewussyn van hul leier geklink het. Hulle het net sy rug gesien, wyd, ondeurdringbaar, oorstroom met die karmosyn weerkaatsings van die fakkels en die donker, reeds verdikte bloed van die troglodiete. Hulle het sy beroemde byl gesien, wat op en afgegaan het met onmenslike, amper rituele onafwendbaarheid, die halfteerskynende vleis en selfs die verdikte duisternis op hul pad sny. En hierdie gesig, hierdie stille selfvertroue was genoeg vir hulle. Geen vraag, geen twyfel het van hul droë lippe gekom nie, nie in hul toegewyde, moe, maar steeds duidelike oë gelees nie. Want Braaid Kliphard was vir hulle nie bloot 'n bevelvoerder wat bevele gee nie. Hy was 'n lewende legende, vlees van die vlees van daardie onbuigbare wil, wat groot koninkryke uit onwillige rotse uitgekap het. Hulle het, soos volgens 'n vaste orde, aan hom by die Noordpoorte onthou, toe die ontelbare hordes kobolds van Grizzly woedend probeer het om in die heilige Nar Oesdoem Arak deur te breek, en hy, toe nog 'n jong bevelvoerder, 3 lang dae tot die dood op die Nou brug gestaan het, totdat die lang verwagte versterkings aangekom het. Hulle het onthou hoe hy alleen, sonder voedsel en water, 3 weke in die ingestorte myn Nala Barrows deurgebring het, in absolute duisternis en konstante stortings oorleef het, net om die soortgenote wat in die klipval gevang is, te red. Sy dapperheid en moed was nie leë woorde uit ou sagas vir hulle nie, dit was op die mure van hul vestings en in die diepste van hul harte uitgekap, gehard in werklike gevegte en getoets deur lang jare van genadeloose, harde diens. Daarom, toe hy hulle nou in hierdie aardedonker, lewende duisternis gelei het, na seker skynbare dood, het hulle geloop. Blind. Sonder teespraak. Want as Braaid Kliphard hulle ergens heen gelei het, beteken dit dat ergens, in die hart van die ondergrondse hel, hul plig, hul lot en die eer van hul hele klan was. En hulle het vernietig, niemand gespaar nie. Hulle het 'n werktuig van wraak geword, 'n gesel, wat op hierdie antieke, deur almal vergete koninkryk afgestorm het. Die troglodiete, wat hier in veiligheid en stilte hele millennia voortgeplant het, het nog nooit met krag van hierdie aard te make gehad nie, nie met die blinde woede van die orke nie, maar met die koue, metodiese, amper rituele slagting. Elke saal, elke grot, elke donker, klamhoek, waar bleek, halfdeurskynende lewe geritsel het nou 'n soliede staalmuur ontmoet, wat nie teruggetree het nie, maar net opgeruk het, onverbiddelik, tree vir tree, jaard vir jaard. Slegs stom berge verminkte liggame en grafstilte agtergelaat, waarin slegs die nasmoor, walglike reuk verspreidende neste geknak het. Hulle het 'n leier in die hart van die antieke boosheid gevolg, en in hul stille onderdanigheid was daar nie blinde geloof van slawe nie, maar die diepste, in gevegte uitgemaakte en met bloed verdiende respek. Hulle het geglo dat sy Kliphard die polslag van die berg self gevoel het, en as dit hulle die diepte inlei, beteken dit dat daar ergens iets was wat vir hulle, vir hul toekoms, belangrik was. En hulle was bereid om hom tot by die rand van die ondergrondse wêreld te volg. Die troglodiete het nie geleer nie, geen gevolgtrekkings uit die dood van hul soortgenote gemaak nie. Hulle het geen nuwe taktiek ontwikkel nie probeer om te bedrieg of te oortref nie. Hul aanval was soos 'n natuurverskynsel, blind, genadeloos en eindeloos, soos 'n skielike klipstorting. Hulle het nie in 'n ry geloop nie. Hulle het verskyn, gebore uit die duisternis self. Een van die skulddraers in die 3de ry, 'n magtige baardman met 'n ou litteken oor sy linkeroog, het skielik uitgeroep, kort en meer verbaas as van pyn. Van die plafon, uit een of ander onsigbare spleet in die met stalaktiete deurkruiste gewelf, het 3 wesens na onder afgestort. Hulle het met hul hele gewig op hom geval, soos oorryp gebarste vrugte, wat sy rug en skouers bedek het. Hul lang, benjagtige, koue ledemate het met ongelooflike, dierlike krag om sy pantser gewikkel. Voordat die bure kon reageer, het hulle reeds hul skerp kloue in die nou splete van sy wapenrusting vasgesteek, desperaat geruk en geswaai, geprobeer om by die sagte, kwesbare vlees onder die betroubare mitril uit te kom. 'n oorverdowende, woedende gebrul het geklink, nie van pyn nie, maar van vernederende woede. 2 dwergs links en regs het omgedraai, en hul byle, flikkerend in die ongelyke weerkaatsings van die fakkels, het hul teikens gevind.
2 bleek liggame het ineengestort, maar die derde, die vaardigste, het daarin geslaag om 'n smal hand onder die rand van die maat se helm te steek. Nat, smakkende nagmerrie geluid het geklink, en die magtige skilddraer het stadig, soos 'n omgekapte eeueoue boom, op sy knieë gesak. Sy skild het met 'n dowwe, finale gedonder op die bloedbevlekte klippe geval. Aghalterstery. Digter het braaid gegrom, sonder om te draai, asof hy alles wat gebeur het met sy rug gesien het. Sy eie byl het intussen 'n kort, dodelike boog beskryf, nog 'n troglodiet, wat uit 'n nou, amper onsigbare seises kraak, wat niemand in die verwarring van die geveg raak gesien het nie, afgekap. Aanvalle vanaf die flanke het 'n streng norm geword. Uit die sistgalerye, donker soos afgrond in die niet, het daar nou klein, ratse eenhede van 5-7 wesens uitgestroom. Hulle het nie frontaal op die onverbiddelike skilde gestorm nie. Hulle het probeer om tussen die krygers deur te syfer, aan die bene vas te klem, in die knieholtes te byt, te krap, alles gedoen net om die foutlose ry te versteur, chaos en paniek daarin te veroorsaak. Die jong Torgan, wat op die regterflank gestaan het nie meer met wyd, vernietigende swaaye afgeweer nie, maar met kort, afgekapte, presiese stoot, asof hy 'n swerm aanhoudende, dodelike insekte wegjaag. Sy skild was met diep, bleek krapmerke ingekerf, en op die skouerstuk, soos 'n walglike trofee, het 'n afgekapte hand met lang, donker, geboë kloue gebingel. Maar die dwersery, jare lank gedissiplineer, was soos 'n lewende, glinsterende kristal, monolities, maar in staat om onmiddellik, op 'n skaars waarneembare gebaar of bevel van die bevelvoerder, te herrangskik. Die ry het gesluit, omgedraai, die bedreiging van 'n nuwe rigting met verstommende eenheid afgeweer. Maar dit het hulle die laaste kragte gekos. Die asemhaling by almal het fluitend, stikkend geword, uit die bors gebreek met 'n hees geluid. Buitende sweet het strome die oë oorstroom, gemeng met roet en klewerige spatse van vreemde bloed. Maar hulle het nie gestop nie. Daar kon geen sprake van stilstand wees nie. Hul afdaling in die dieptes het in 'n nagmerrie, meerlagige geveg op 3 fronte verander, waar elke oomblik hul eie aandag verdeel moes word. Reg voor hulle, teen die skilde aangedruk, het die hoof, wemelende massa troglodiete gedruk, van die flanke, uit die gapende swartheid van tonnels, het hul woedende, desperate uitvalle voortgegaan, en bo die koppe. In die met stalaktiete deurkruiste hoogte, het die konstante, onverbiddelike bedreiging van val van die plafon gelê. Die vlammetongetjies van hul fakkels, wat na bo gestyg het vir net een oomblik uit die ondeursigtige duisternis 'n bleek, met slijm bedekte vasgrypende poot, wat in die kalkafsetting vasgesteek is, of 'n paar groot, liggende koue fosforiserende oë uitgehaal, onverskillig en gulsig van bo af na hulle gekyk, wat die oomblik vir die dodelike sprong afgewag het. Die lig het met elke nuwe tree na onder al hoe anders, vreemd, ongeskik vir die asemhaling van lewende wesens geword. Die druk het onverbiddelik toegeneem, die ore met dik, drukkende watte toegeplak, waarvan dit in die skedel gelei het. Die reuk van eeueoue vochtigheid en uitgebreide swamme het geleidelik na iets skerper, metaalagtiger, amper elektries, met 'n duidelike smaak van osoon en antieke, onaangeraakte klip, wat van geboorte af nog nooit wind of sonstraal geken het nie, verander. Die lig van hul fakkels, voorheen woedend en vol selfvertroue, het nie meer ver, dansende skaduwees gewerp nie. Dit is gretig opgeslorp deur die verdikkende, verdigtende duisternis, taai en swaar, so swart, stilstaande water in 'n ondergrondse meer. En deur hierdie hele hel, deur die allesverslindende moegheid, knaande pyn en oorverdowende gedonder van die geveg, het Braaid Kliphard onverbiddelik voortgegaan om hulle na onder in die ingewande van die aarde te lei. Sy figuur, onwrikbaar en somber soos een van die menhiere, was hul enigste oriëntasiepunt, hul gidster in hierdie ondergrondse koninkryk van waansin en wanhoop. Hy het geloop sonder om te draai, en hulle het hom gevolg, want daar was eenvoudig geen ander alternatief vir hulle nie. Om hier te stop, het beteken om lewendig begrawe te word onder die eindelose hoop lyke van hierdie gedrooges, om terug te draai, om hul plig en daardie enigste een, wat hulle deur enige, selfs die ondenkbaarste verskrikking gelei het, te verraai. En daarom het hulle al dieper en dieper afgedaal in die skoot van die wêreld, waar die ligtek so stroop was en die duisternis, dig en tasbaar soos 'n muur. En toe, uiteindelik, tot die uiterste uitgeput, bedek met skaafplekke, klewerige sweet en opgedroogde vreemde bloed, maar nie gebreek van gees nie, het hulle op die heel rand van 'n uitgestrekte, met yskoue leegte gapende ondergrondse kloof uitgekom. Voor hulle, skielik oopgeskeur, het 'n kolossale skering gegaap, swart soos die ewigheid self, en so diep dat die bewe, moe lig van hul laaste fakkels magteloos in sy bodemlose bek verdwyn het, nie eers in staat om die bodem te raak nie.
Die lug hier was heeltemal anders vochtig, swaar, versadig met fyn waterstof en gevul met oorverdowende, lae, ononderbroke gedreun van onsigbare, maar met die hele wese gevoelde woedende water. Die kloof was verdeel deur hierdie woedende ondergrondse stroom, wat met 'n dowwe, onophoudelike gedonder, soos die hartklop van 'n slapende reuse, sy pad deur die dikte van eeueoue rotse gebaan het, met antieke woede teen reuse, tot speelglans gepoleerde waterklippe gebreek. Die gewelwe bo hierdie afgrond het in die ondeursigtige, absolute duisternis verlore gegaan, en slegs die verre, skaars waarneembare, soos ryp, lig van bleek liggende mos, wat plek op die loodregte mure gegroei het op die duiselingwekkende, ondenkbare hoogte van hierdie klippet, wat na die diepste van die wêreld afgegaan het, gewys. Bright het op die heel rand van die afgrond gestil gestaan, sy blik, swaar en deurdringend, was nie na onder gerig nie, maar vorentoe, oor die gapende leegte. Daar, aan die teenoorgestelde kant, in die loodregte muur van die kloof, het 'n swart insinking gegaap, lae, wyd ingang na 'n grot, waar hy daardie stomroep gekom het, wat hom onverbiddelik, soos 'n ketting, al dieper die diepte ingelei het. En tussen hul rand en daardie ingang, oor die brullende afgrond, het 'n klipbrug gegooi, antiek, massief, uit die rots self uitgekap, asof 'n reusehand dit eens oor die afgrond as 'n uitdaging aan die leegte gegooi het. Dit was nou, skaars wyd genoeg vir 2 dwergs skouer aan skouer, en sonder enige reëlings, en sy oppervlak, gepoleer deur ewige vog en tyd, het in die lig van die fakkels met 'n dowwe, gevaarlike spieël geblink. Die dwergs het hul asem ingehou, rondgekyk, en hul moe, maar skerp oë, van kleins af gewoond aan die ewige skemer van die myne, het stadig in die spookagtige, flikkerende lig van die mossies en rokende fakkels iets begin onderskei, waarvan die harte, wat al gesien het en gewoond was aan die verblindende glans van enige skatte, gestil het. Die mure van die kloof, dit het gelyk, was uit 'n soliede, lewende sterrekaart gesny. Oral, so ver as die oog kon reik, het dik are van die skaars, legendariese erts gekronkel en met innerlike lig gepols. Hier het ametistare met 'n diep persfluweel geblink, daar, soos gestolde weerlig van die oerwêreld, het insluitsels van eteriese, iriserende parels geskyn, hoor, in die duisternis, was daar die sinister, ligopslorpende glans van ebbehout, en daarnaas, die glinsterende, soos die skubbe van 'n groot draak, vreemde oppervlak van drakoniet. Dit was nie bloot 'n skatkamer nie, dit was die hart van die dwergse wêreld, 'n sprokie wat werklikheid geword het, die stille, maar sprekende bevestiging van al die antieke legendes, wat eeue lank in hul geslag by die oondvure oorgedra is. Maar die gejubel, gebore in die siel by die aanskou van sulke ontelbare, legendariese rykdom, het dadelik, amper onmiddellik, vervang geword deur die koue, vasgrypende greep van ou, soos die berge self, dwergse gesonde verstand. So 'n fond, wat in die hart van die vyandige leiplek skyn, kon nie onbewaak wees nie, kon nie sonder meer gegee word nie. En die brug, hierdie enigste pad, wat oor die ondergang gehang het, was te voor die hand liggend en vreeslike lokval. Bright, sonder om 'n enkele kosbare sekonde te verloor, het bevel gegee. Sy stem, hees van moegheid en die ewige ondergrondse stank, het die donderende, met waterstof versadigde stilte van die kloof met gewone, ysterduidelikheid gesny, asof hy woorde uit die klip self uitgekap het. Gromdier het hy kort gegooi, en die ou kryger, wie se baard heeltemal met opgedroogde, gebarste slijm en vreemde bloed bedek was, het swaar, maar sonder versuim nader gekom, leunend op die handvatsel van sy met kartels ingekerfde byl, wat hom as wapen en staf gedien het. Rig 'n versperring by die ingang. 3 kringe. Geen skaduwee moet hier deurbreek nie. Gromdier het net stom geknik, sy oë, diep onder die oorhangende klep van die helm, het vir 'n oomblik met die blik van die bevelvoerder ontmoet, en in hierdie stille uitreiling was alles begrip, aanvaarding en onbuigbare wil. Hy was gewoond om elke woord van Bright te vertrou, soos hy die sterkte van die adamant silt vertrou het. Bright, intussen, het op die heel rand van die rand gestaan, 2 tree van die begin van die antieke kliphoog af. Hy het in die duisternis, wat aan die ander kant van die afgrond gewag het, ingestaar, bedek met 'n bewegende sluier van mis, gebore uit die woedende stroom ergens onder. Die klipbrug, nou en sonder reëlings, het vorentoe gegaan, sy duidelike omleining in hierdie vogtige damp verloor, en sy verste einde het in die swart, gapende insinking van die grot aan die teenoorgestelde muur verdwyn. Hy het die roep nou so duidelik as ooit gevoel, nie as 'n geluid nie, maar as fisiese aantrekkingskrag, 'n koue, aanhoudende polsing in die gebeente self. Dit het van daar uit daardie duisternis gekom, terselfdertyd lok en gedreig, soos die stille stem van die berg self, wat van 'n lang slaap ontwaak het. Geen ingewikkelde planne, geen riskante optogte met toue was nodig nie.
Voor hom het 'n reguit, stom uitdaging gelê, antieke klip onder die voete, afgrond aan die kante en doel voor. 'n Pad gegooi as 'n beproewing van die lot self. En terwyl hul leier, sonder om te draai, die eerste swaar, vol vertroue tree op die deur tyd en water gepoleerde oppervlak van die brug gedoen het, stadig begin oplos in die mistige sluier, het die dwergs onder Gromdier se leiding reeds hul deel van die taak uitgevoer. Hul plig was duidelik. Niks lewend of nie lewend moes van hierdie dieptes, waar hulle net uitgekom het, uit die kronkelende tonnels, wat nog gewemel het van die nagklanke van die onlangse slagting, deurbreek nie. Hulle moes hierdie grens hou, die agterhoede verseker, die onwrikbare klip wees, waarop enige golf sou breek, en die pad vir terugtog, indien nodig, behou. Die adamantskilde, deurkruis met vars krapmerke en donker, klewerige vlekke van troglodiete se bloed, het met 'n dowwe, gewigtige, finale klap regop teen die growwe rotse aan die kante van die nou deurgang, waardeur hulle die kloof binnegekom het, gestaan. Hulle het hierdie natuurlike drempel in 'n soort onneembare eysterpoorte verander, agter wie die bekende wêreld geëindig het en die koninkryk van gedreun en blink ertse begin het. Agter hierdie blink muur in 2 digte rye het die krygers gestil gestaan. Hulle was vanaf die flanke deur die klippors van die kloof self bedek, hul ry was soos 'n wig in die keel van die grot ingeslaan. Hulle het nie die alleenlopende figuur van hul leier, wat in die mis verdwyn het, met hul oë gevolg nie, hul gesigte, weggesteek in die diep skaduwee van die swaar helms, was onbeweeglik en na die teenoorgestelde kant gedraai, in daardie selfde ondeursigtige, drukkende duisternis van die verlate tonnel, wat hulle na hierdie blinkrand gelei het. Die lig in daardie deurgang het nou onbeweeglik en dik gelyk, versadig met die reuk van opgewaaide stof, skerp bloed en verre verval. Maar die stilte wat daar gehang het, was misleidend, dit het in die ore gespannen geklink, soos 'n styf gespannen boogsnaar van 'n reuseboog, gereed om op enige oomblik los te breek en die dood na die hart van die ry te stuur. En hierdie stilte het gou gebreek. Die aanval het gekom van waar hulle dit verwag het, uit die swartheid van die verlate galerye. Eers was dit net geritsels, lig, ritselend, soos droë blare gedryf deur ondergrondse wind. Toe het 'n stil, afgekapte skuur van kloue op klip by die geritsels gevoeg. En uiteindelik het hulle uitgestroom, die bleek, met die tekstuur van die rotse saamsmeltende troglodiete. Hulle het nie in 'n ry geloop nie. Hulle het uit elke spleet verskyn, van die gewelwe afgeglip, uit die sistakke uitgevloei, stil en talryk soos die duisternis self. Dowwe, swaar gedreun van houe van liggame teen die soliede muur van skilde het deur die nou deurgang gerol. Die dwergs het die slag opgeneem, met hul voete in die klip vasgestamp, skouers aan mekaar geklem. Hul ry het gewankel, maar nie toegegee nie. Die troglodiete het nie probeer om hierdie metaalversperring te deurbreek nie. Hulle het hul hele blinde, onuitputlike massa daarop gestoot, probeer om met gewig deur te druk, om te laat omval. Lang, beneagtige vingers met skerp, soos naalde, kloue het oor die rande van die skilde gegly, op soek na voege, probeer om vas te haak en die plaat weg te trek, om 'n bres oop te maak. Een van die troglodiete, Rats en Maar, het daarin geslaag om sy arm in 'n nou spleet tussen die skild en die rots te steek, probeer om aan die been van die dwerg wat agter hom gestaan het, vas te klem. Maar dadelik, flikkerend in die dowwe lig van die fakkels, het die mitrilbuil afgeval. Die slag was kort, kap. Droë, soos die kraak van 'n droë tak, geluid het geklink, en die afgekapte hand, nog bewe, het in die stof geval. Gromdier, wat in die middel van die ry gestaan het nie geskreeu, nie aangemoedig nie. Sy lae stem, soos die rol van klippe, het een en dieselfde opdrag, gematig en duidelik, gegee. Sluit. Hou. Kap sy eie byl, swaar en met kartels ingekerf, het nie wye, dodelike boë bo die skilde beskryf. Dit het nie van 'n swaai afgehaak nie, daar was nie plek nie. Dit was presiese, die hele liggaamskrag gebruikende houe, elkeen het sy teiken gevind. Bleek nek en kop wat in die skild vasgebyt is, en vasgrypende ledemaat. Swart, dik bloed het op die adamant oppervlak gespat, olierige strome afgestroom. Die ry het gewerk soos 'n enkele asemende organisme. Toe een dwerg, terwyl hy die woedende druk van 'n paar gedrooges op sy skild opneem, 'n halwe tree teruggetree het die buurman dadelik verskuif, sy skild voorgestel, die bres wat gevorm het, toegemaak. Die krygers van die tweede ry, wat half gedraai gestaan het bokant die koppe van die eerste geslaan, hul byle het afgeval op daardie troglodiete wat probeer het om oor die muur van skilde te klim of aan sy boonste rand vas te klem.
Die geklingel van metaal, die gekraak van breekbene, die doodsnis van sterwende gedrooges en die swaar, hees asemhaling van die dwergs het saamgesmeld in een ononderbroke, oorverdowende lofsang van die geveg in die nou klipkeel. Die troglodiete het nie geleer nie, nie teruggetree nie. Hulle het geval, deursteek en gesny, hul liggame het op mekaar voor die skilde gestapel, 'n gladde bewewal gevorm. Maar uit die duisternis agter hulle het daar nuwe en nuwe verskyn, ewe bleek, ewe gesigloos en woedend. Hulle het oor die liggame van hul soortgenote geklim, probeer om oor die versperring te klim, van bo af van die gewelwe geval, vasgeklem aan die helms en skouerstukke. 'n Jong dwerg op die linkerflank, wat vir 'n oomblik sy waaksaamheid verloor het een van die wesens met lang vingers aan die rand van sy helm laat vasbyt. Die gedrog het woedend geruk, probeer om die beskerming af te ruk, sy sissende gesig was 'n duim van sy gesig af. Maar voordat die buurman kon reageer, het Gromdier, asof hy hierdie privaat bedreiging met sy rug voel, met 'n kort, omgekeerde slag van die handvatsel van sy byl die eysterknop in die slaap van die troglodiet ingeslaan. Die skedel het gekraak, die liggaam het slap geword en gehang. Stoot het Gromdier gegrom, en die ry, soos 'n enkele reuse, het 'n kort, kragtige tree vorentoe gedoen, die hoop liggame weggedruk, 'n bietjie ruimte voor die skilde skoongemaak. Dit het die dwerg se asemteug 'n oomblik van rus gegee, om die rye digter te sluit, te kyk of die pantser nie beskadig is nie. Onder die voete het bene gekraak, het klewerige, donker massa gegly. Die reuk was ondraaglik, die skerp, soetbedorwe stank van opengeskeurde ingewande, gemeng met die buitende stof en die reuk van sweet. En agter hul rug, in die klinkende stilte van die kloof, slegs verbreek deur die ewige gedreun van water, het die alleenlopende figuur van Braaid Kliphard al verder oor die kliprug weggestap, tree vir tree nader aan die swart insinking aan die ander kant. Die gedonder van die geveg in die nou deurgang moes gedemp, verre echo na hom gedraai het, maar hy het nie omgedraai nie. Sy rug, reg en onwrikbaar, was vir hulle terselfdertyd 'n simbool van plig en 'n teken dat hul offer, hul woedende standpunt hier, in hierdie bekrompe val, sin het. Hulle het die deur gehou, sodat hy kon verbygaan. Sodat die roep, wat hom deur myl van duisternis gelei het, uiteindelik sy stem kon kry. Braaid het tree vir tree, stadig maar onverbiddelik, vorentoe beweeg, in die mis, na die swart insinking toe. Sy pad het deur die antieke kliprug, deur dieselfde rand tussen die lig van die fakkels en die duisternis, wat in die grot aan die ander kant van die afgrond gewag het, gelê. En toe het hy die doel bereik. Die grot waar hy ingegaan het, was wyd, diep die rots in. Die lig hier was heeltemal onbeweeglik en droog, het na osoon geryk, soos na 'n verre donderstorm, en na antieke, onaangeraakte klip. Braaid het stadig, amper teer, met sy hand in die handskoen oor die naaste muur gegaan, onder die grove weefsel die gladde, amper gepoleerde, onnatuurlike oppervlak gevoel. Dit was nie die werk van wind of water nie, en nie van die bytel van sy soortgenote nie. Iets anders vreemd het die klip hierdie vreemde, onverklaarbare tekstuur gegee. Hy het sy beproefde vegpyl van sy magtige skouer afgehaal. Die wapen het vertroud in sy gewoonde handpalm gelê, en hierdie gewig was kalmerend gewoond, soos die handdruk van 'n ou vriend. Die lem van suiwerste mitril, wat blykbaar sedert sy oupa se tyd nie stomp geword het nie, het die dowwe, spookagtige lig, wat ergens uit die diepste van die grot gekom het, koud, fosforiserend, lewelose gloed, swak weerspieël. En daardie selfde roep, wat hom deur myl van klipmassa gelei het hier, in hierdie grot, amper tasbaar, fisies drukkend geword. Dit het nie meer uit die ore gekom nie, maar het in die gebeente self gevibreer, sy skedel gevul met 'n lae, nie hoorbare, maar duidelik voelbare gedreun, wat van buite gekom het. Braaid, sonder om te huiwer, het die eerste ferm tree vorentoe gedoen, toe nog een. Sy swaar, gelykmatige tree het met dowwe echo in die grafstilte van die grot weergalm. Hy het nie agterom, na sy vegtende soortgenote, gekyk nie, nie aan terugkeer gedink nie. Sy pad het net vorentoe gelê, na wat hom in die hart van hierdie geheimsinnige gloed, in die episentrum van die roep, wat uiteindelik sy werklike, aardse bron gevind het, gewag het. Nadat hy ongeveer 50 jaar oor die lae, maar wyd tonnel geloop het, het Braaid in 'n uitgestrekte, met leegte gapende saal uitgekom, en sy dwergse, skerp oog, van kleins af gewoond om enige ondergrondse ruimtes te beoordeel, het onmiddellik met ongeloof die volle, absolute onnatuurlikheid van hierdie plek opgemerk. Die gewelwe van die grot was perfek sferies, gelyk, asof dit uit vloeibare klip deur 'n reuse, onsigbare borrel geblaas is. Die mure en vloer was tot speelglans, verblindende glans, gepoleer, maar nie met die bekende bytel of hamer nie,
maar met iets anders, vreemd, wat 'n gladde, so swart glas, oppervlak agtergelaat het. In die hart van die saal, in sy kern, het daardie fosforiserende glans uitgestraal in koue, verspreide, lewelose lig, sonder sigbare bron of hitte, wat spookagtige, verdraaide skaduwees gewerp en die middel van sy pantser met dowwe, begrafnis silwer laat glim het. En in die hart van hierdie spookagtige lig, met sy bene in 'n onverstoorbare posisie gekruis, het 'n dwerg gesit. Hy was geklee in eenvoudige, selfs asketiese klere, wat aan growwe, ongeverfde linne herinner het, maar geweef uit iets wat net bedrieglik stof nageboots het, soms flikkerend op die rand van die sig en duidelike omleining verloor, soos 'n sluier. Hy het in volkome onbeweeglikheid gesit, en in sy houding was daar nie net ontspanning nie, maar volkome, absolute harmonie met die klip wat hom omring, asof hy sy onafskeidbare, belewende deel was, uit die rots gegroei. Bright het gestil gestaan, sy vingers, bedek met ou littekens, het instinktief vaster om die eeltige handvatsel van die byl geknou. Hy het in sy lang lewe dwergs van baie klane en alle ouderdomme gesien, van jong mynwerkers tot aftakelende oudstes, maar hierdie een was heeltemal anders. Van hom het 'n amper tasbare aura van grenslose oudheid, klinkende stilte, waarin die stadige gang van millennia gehoor kon word, uitgegaan. Die wese het sy kop opgelig met dieselfde gladde, onhaastige onafwendbaarheid waarmee die aardbol op en afgaan. Sy oë, donker en bodemloos soos die diepste myne, het die doordringende blik van Bright ontmoet. En toe het dit gepraat en sy stem was laag en diep, soos die echo van 'n verre, ondergrondse storting, maar daarin was nie die gewone klipperige heesheid van 'n dwerg nie, of enigiets anders wat bekend aan die lewende oor was. Ek het op jou gewag, Bright van die klan van die dieptewagters, die stilte wat op hierdie woorde gevolg het, was digter, swaarder en vaster as enige duisternis wat hulle in hul dwaaltoere deurgemaak het. Die lig in die grot het bevries, opgehou vibreer, en selfs die ewige, oorverdowende gedreun van die geveg uit die kloof het nou gedemp en oneindig ver gelyk, asof dit uit 'n ander wêreld gekom het. Bright Kliphard, wie se eyster wil nie voor die aangesig van ontelbare hordes troglodiete gewankel het nie, het gevoel hoe iets koud, swaar en heeltemal onbekend sy ou, veelgesiene hartsampers. Sy eie naam, deur hierdie wese uitgespreek, het nie soos 'n blote groet of vraag geklink nie, maar as 'n konstatering van onafwendbare, voorbesikte feit, wat lank voor sy geboorte plaasgevind het. Bright het nie van sy plek af beweeg nie, sy vingers, bedek met littekens en eelt van 'n eeu van vasgryp om die handvatsel van die byl met krag, in staat om die skedel van 'n grotrol te vergrys, geknou. Maar hier, in hierdie onnatuurlik gladde, tot glans gepoleerde grot, het sy getroue wapen skielik hulpeloos en belaglik vir hom gelyk, soos 'n kinderspeelding in die hande van 'n volwassene. Hy het nie die uitgaande bedreiging in die gewone, aardse sin gevoel nie, nie boosheid nie, nie blinde dors na bloed nie. Van die wese voor hom het iets anders, baie meer skrikwekkend, uitgegaan. Die bodemlose, allesverslindende diepte van kalmte, vergelykbaar slegs met die aanskou van die eindelose sterrehemel, skielik oop in die diepte van 'n ondergrondse grot. Sy vergunstink, gesmee in ontelbare skermutselings met kobolds en troglodiete, het gestil, onderdruk deur brandende, sielverstommende nuuskierigheid en eerbiedige ontzag. Hy het dit bestudeer, hierdie dwerg, wat nie 'n dwerg was nie, ten minste nie soos Bright hom geken het nie. Sy klere, dit het gelyk, was uit die skaduwee self gesny en met die geheimsinnige lig van die grot saamgestik, hulle het foutloos, gestolde voue gelê, nie bewe in die onbeweeglike, dooie lig nie. Die lang baard met 'n kunsgevleg wat selfs vir die vaardigste dwergse meesters ontoeganklik was, het gelyk of dit uit 'n soliede stuk swart obsidiaan uitgekap is. Maar meer as alles het Bright, gewoond om die waarheid in die oë van vriende en vyande te lees, sy oë getref. Daarin was daar nie vriendelikheid, vyandigheid, of selfs blote nuuskierigheid nie, slegs kalmte, alomvattend, onverskillige kennis, waarvan die bloed in die are gestol en die siel verrys het. Dit het hom, die geharde kryger, baie meer skrik aangejaag as die woedende gebrul van 'n hele horde troglodiete. Die wese het nie 'n skaduwee van ongeduld getoon nie, terwyl hy die innerlike stryd en stadigheid van die dwerg dopgehou het. Sy hand, lank en elegante, het in 'n gladde, haasteloos gebaar opgelig, wat aan die beweging van ondergrondse waters, wat die hardste klip eeue lank slyp, herinner het. Die bleek handpalm het na die teenoorgestelde plat, soos 'n tafel, klip tot speelglans gepoleer, waarin die flikkerende gloed van die grot dowwe en verdraai weerspieël is, gewys. Sit, Bright Kliphard, het die stem, soos die dowwe gedreun van antieke rotse wat die geboorte van die wêreld self onthou, weer geklink.
In hierdie onhaastige woorde was daar geen bedreiging, geen versoek nie, slegs swaar, drukkende onafwendbaarheid, vergelykbaar met die druk van duisende tonne bergmassa. Ons gesprek sal lank wees. En dit sal jou oë open vir wat regtig met hierdie wêreld, wat jy as jou huis beskou, gebeur in die stilte wat ingetree het. Dik soos teer, het dit verbraaid gelyk of daar 'n sinistere, hoë geluid in sy ore was, asof die laaste, dunste draad wat die oprukkende chaos in sy siel steeds in bedwang gehou het, gebreek het. Luister, seun van klip, het die stem van die wese weer geklink, soos die verre, maar onverbiddelike storting in die diepte van die berge, en hoor waaroor die oudste, stomlae rotse swyg. Die berge wat jy van kleins af ewige en onverwoestbare steenpunte van die wêreld noem. Hul tyd, wat aan hulle toegelaat is, het reeds vervloei. Na hierdie onbegryplike woorde het dit verbraaid vir 'n oomblik gelyk asof die mure van die grot effens, amper onmerkbaar, gebewe het, alhoewel die koue klip onder sy voete absoluut onbeweeglik en hard gebly het. Die lig in jou diepste myne het die wese onverskillig voortgegaan, dieselfde wat eeue lank die longe van jou hele volk gevul het, sal binnekort vir julle gif word, stadig en genadeloos. En daardie duisternis, wat roer en sis in die nabye diepte van jou klipkoninkryk, is slegs 'n swak, ellendige echo van wat uit die fondamente van die heelal, uit daardie plekke waar geen straal, geen asem kon bereik nie, opruk, braaid. Gehoorsaam nie aan 'n eksterne bevel nie, maar aan die skielike swaarte wat sy bene vasgeklem het stadig, soos 'n ou man, op die aangewese klip neergesak. Die verstywing koue van die gepoleerde oppervlak het onmiddellik deur die staalplate van sy pantser en die maleenkolder gesyfer. Sy wyd handpalms, gewoond aan die perfek gepoleerde, lewende handvatsel van die byl, het nou hulpeloos op sy knieë gelê, die ongewone, drukkende leegte gevoel. Hy het homself in hierdie oomblik nie as die gevierde kryger gevoel nie, wat met wapens in die hande verantwoorde gekom het, maar as 'n oningewyde leerling, wat vir die eerste keer die drempel van 'n groot en vreesaanjaende tempel oorgesteek het, waar elke woord, elke geluid kosmiese, onuitstaanbare betekenis gekry het. Die lig in die grot was dik, swaar en heeltemal onbeweeglik, het na 'n groot donderstorm en antieke, onaangeraakte klip geryk, wat eeue lank in stilte gelê het. Die stilte hier was 'n spesiale, lewende substansie, nie bloot die afwesigheid van geluid nie, maar 'n vyande wese, wat aktief die verre, woedende gedreun van die geveg en die gelykmatige, ewige gedonder van die waterval gedemp het. Deur hierdie drukkende, vaste stilte het die stem van die wese met skrikwekkende, onnatuurlike duidelikheid deurgedring, en elke woord daarvan het in die bewussyn vasgebuil, soos 'n tot gloeiende hitte verhitte spyker, in vars hout geslaan. Die woorde oor die onafwendbare val van die berge, hierdie ewige steenpunte, het in die siel van Braaid met verstywing, deurdringende skrik weergalm. Vir 'n dwerg, wie se hele lewe van geboorte tot sterfuur onlosmaaklik met klip verbind was, was die gedagte aan sy broosheid, sy verganklikheid, skrikwekkender as die pynlikste dood. Dit was 'n aanslag op die basis van sy bestaan self, op daardie vesting, waarin hy sy hele lang lewe steen gesoek en gevind het. Jou wêreld, Braaid kliphard, hang aan die dunste hare, het die stem voortgegaan, en die klank daarvan was soos die knars van tektoniese plate. Die horlosie tik die laaste sandkorrels van tyd, toegelaat vir voorbereiding. Die tyd het aangebreek om wakker te word en met jou eie oë te sien op die punt van watter afgrond alles wat jy lewend noem, nou staan. Die wese het stadig, met buiteaardse grasie sy bleek hand opgelig, en in hierdie eenvoudige gebaar was daar 'n vreemde, oneindig hartseer pletsigheid, asof voor die uitvoering van 'n antieke en treurige ritueel. Hierdie duisternis, wat opruk, ken geen grense, geen genade nie. Julle soortgenote kan nie agter die dikste klipmure van die diepste ondergronde wegkruip nie. Die elwe kan nie agter die digste digthede van hul ewige bos wegkruip nie. Hul antieke, trotse magie sal voor hierdie absolute duisternis verdof en uitmekaar val. Die mense is die maklikste om te breek, want hul harte, anders as julle klip, wankel soos riet in die wind, en hul wil is wisselvallig. Toe die groot, legendariese unie van 3 volke geval het die fondament van die bestaan, waarop die wêreld gerus het, gewankel, gebewe. En nou het die boosheid, waarteen selfs die gehardste staal en die magtigste towerspreuke magteloos is, uit hierdie diep kraak in die werklikheid self uitgekruip. Die een wat gekom het. Die stem van die wese het vir die eerste keer in al die tyd gebewe, daarin was 'n skaduwee van iets, soos vrees, gehoor, hy is een van die 12 antieke halfgode. Hulle is deur die gode self as bewaarders van die ewewig, wagte van die orde, geroep. Maar hierdie een, wie se naam ek nog nie sal noem nie, was van plan om die boek van die bestaan self volgens sy wil te herskryf.
Hy versamel 'n leer wat alles tot op die grond sal uitbrand, elke asem van lewe, elke vonk wat sy swart plan sal durf opponeer. Hoe weet jy dit alles? Bright se stem het dowwe van onder die gevoude wenkbroue geklink, maar daarin, soos 'n staalkern, het die gewone fermheid gehoor. Sy vingers het onwillekeurig in vuis geknou, asof hulle weer die bekende, kalmerende gewig van die handvatsel van sy mittelbyl gevoel het. Die wese, terwyl hy die onverstoorbaarheid van 'n granietklip behou het, het sy kop effens gebuig. In sy bodemlose oë, diep soos die verlate myne van Khazad-dûl, het die grenslose, eeueoue hartseer gespoel en geblink. Ek het in hierdie wêreld verskyn terselfdertyd as hy, amper op dieselfde oomblik, het die gematigde antwoord geklink, en elke woord was soos 'n presiese slag van die pik teen die hardste rots. En ek het jou koms al hierdie lang tyd afgewag. Hy het 'n klein, maar betekenisvolle pouse gemaak, om die dwerg die swaarte van die gesproke te laat besef. Ons almal, die 12 antieke bewaarders, het ons deel van die heelal, ons element. Een heers oor die element van vuur, en ander, die waters van die oseane, en derde, voet op die siele van sterflikes, put sy krag daaruit. Elkeen van ons het sy eie, streng toegewese rol in die handhawing van die brose ewewig van die wêreld gehad. Die stem van die wese het tot 'n fluistering gesak, wat eger net so duidelik as 'n uitroep gehoor is. Maar nou is hierdie antieke balans tot op die fondament versteur. Die een wat jy in jou onkunde bloot duisternis noem, het sy oorspronklike plig verwerp en begeer om alles wat bestaan aan homself te onderwerp, sy enigste heerser te word. Beteken dit, jy is een van hierdie halfgode? Het Bright gevra en in sy gewoonlik ferm stem het daar vir die eerste keer opregte, kinderlike verwondering geklink. Hy het stadig, amper onwillig, sy mittelbyl eenkant gesit, en die getroue wapen het met 'n dowwe, onderdanige klap op die gepoleerde klipvloer gelê. Hoekom het jy hier, in hierdie wildernis, juis op my gewag? 'n Eenvoudige dwerg? Jy is die een wie se wil harder as die suiwerste adamant is, het die onverskillige antwoord geklink. Die stem van die wese was soos die verre, maar onverbiddelike gedreun van 'n ondergrondse storting. Die een wat in staat is om in die komende geveg te staan, sonder om te breek, en ander agterom te lei, om hulle met sy standvastigheid te begeester. Jou naam het in die boek van die bestaan verskyn, sodra die fondament van hierdie wêreld begin stort het. En hoekom moet ek jou glo? Het die dwerg nie toegegee nie, en sy oë, gewoond om bedrog en valsheid selfs in die donkerste tonnels te sien, het met doordringende, ondersoekende aandag in die onbeweeglike gesig van die gespreksgenoot vasgesteek. Jou woorde klink vir my oor soos 'n sprokie, wat by die hart in lang aande vertel word, sodat bang kinders nie stout moet wees nie, en na die ouer mense moet luister. Ware geloof word nie uit gehoor woorde gebore nie, maar uit persoonlike aanskouing, uit ervaring, het die wese stadig, glad sy bleek, amper deurskynende hand uitgesteek. Die handpalm was na Bright gedraai, soos 'n bladsy van 'n oop boek. Kyk self. Sien, en die dwerg gehoorsaam nie aan sy wil nie, maar aan die mag, wat van die wese uitgegaan het gesien. Die lig in die grot het skielik verdik, gevul met bewe, golwende ligspiegeling, en die gepoleerde speelmure het gevag, asof deur stortende reën uitgewis. Voor sy innerlike oog, met pynlike, siekte duidelikheid, het die lewende kroniek van die onlangse verlede oopgegaan. Hy het nie die verouderde reëls uit ou boekrolle gesien nie, maar die stomme, maar woedende woede op die bekende gesigte van sy soortgenote, wat vir altyd Almarion verlaat. Hy het homself moeg langs die stofbedekte, lewelose pad na die voet van die draakrig sien stap, om met krag en hardkoppigheid sy dwergse wieg, die heilige Khazad-dûl, terug te kry. Hy het gekyk hoe die hoë elwe 'n onsigbare, maar voelbare versperring op die grens van die ewige bos opgerig het, hulself vir altyd van die mense, hul voormalige bondgenote, afsonder. Hy het gesien hoe die dombyle van die mense, gedryf deur hoogmoed en blinde trots, genadeloos die bome van die heilige Witbos kap. Met elke nuwe slag het nie net eeueoue, lewende bome met gedonder op die grond geval nie, met 'n dowwe, onder water gekraak, slegs vir sy siel hoorbaar, het die bloedige kraak in die weefsel van die heelal self alweier uitgesprei. Hy het die grot gesien, wat in die noordsteppe gelê het, sy blik het die spookagtige figuur in die middel van die grot uit die duisternis uitgelig, waarvan 'n onsigbare krag in 'n golf uitgegaan het. Die rookagtige gees van 'n antieke ork het na die lewende soortgenoot gestroom, en hy het in 'n pynlike kramp gestil gestaan, begin om met hom in 'n monsteragtige eenheid saam te smelt. Dit was nie absorpsie nie, maar 'n verstrengeling waar as grys vlees in die spiere en bene ingeweef is, hulle met eeueoue krag gevul het. Die ork se liggaam het verander.
het massiewer geword en die oë het gedoof om met 'n gelyke karmosyn lig van gloeiende kole gevul te word, waarin niks behalwe gesigslose mag oorgebly het nie. Daarna het sy blik gelei deur onbekende, vreemde krag na die heel eysterskoot by die swart heuwels gejaag. 'n Plek waaroor in sy volk die vaagste en skrikwekkendste gerugte gegaan het. Hy het siele gesien, honderde, duisende, uit die liggaamlike omhulsels met 'n stomgil uitgeruk en in die polserende karmosyn, siekligkristal in die hand van die eystersjamane ingesuig. Die koue gevoellose staal van sy staf het deur sy eie siel gesteek, en die desperate, stomgille van die geabsorbeerdes het met echo in die hart self weerklink, dit van vreemde, onuitspreeklike pyn laat saamtrek. In een oomblik was hy in daardie selfde hok en het alles wat gebeur het met sy eie oë gesien. Hoe die jong seentjie Mikko met sy bang blik, lewendig in bloedige dele deur groot, vetsak ogres uitmekaar geruk is, hoe 'n meisie van ongeveer 15, met 'n gesig verdraai van skrik en woede, hom te vergeefs desperate probeer verdedig het, op die monsters met blote hande afstorm. Hy het haar onderdrukte, vol trane fluistering gehoor, haar kinderlike, maar skrikwekkende in hulpeloosheid aan haarself in daardie laaste oomblik uitgespreek. Bright het dit alles nie bloot gesien nie, hy het alles met sy vel gevoel, alles met elke deeltjie van sy wese besef, en die smaak van vreemde as en vreemde wanhoop het op sy lippe gestaan, bytend en bitter. Wie is jy? Het hy uitgeasem, terwyl hy met krag sy blik van die pynlike gesigte, wat nog steeds voor sy oë gedans het, afgewend het, en nog steeds in sy mond daar dieselfde smaak van as en uitsigloosheid gevoel het. Ek is een van die 12, het die onverstoorbare antwoord geklink, en elke woord was soos 'n swaar, glad klip, wat in die bodemlose diepte van 'n antieke put val. Toe die eerste van ons, my broer, in hierdie wêreld ingedring het, is die balans van die heelal broos soos die eerste ys, finaal en onherroepelik versteur, die wese het stadig, met buiteaardse grasie op sy voete opgestaan, en in sy gladde beweging was daar dieselfde onhaastige, onafwendbare mag, waarmee majestueuse bergreekse uit die donkerste ingewande van die aarde opreis. Sy uitgerekte skaduwee het op die gepoleerde spieelmure geval, en vir net een oomblik het dit verbraaid, wat sy oë afgevee het, gelyk of daar nie 'n dwerg voor hom staan nie, maar die reuse berg self, wat uiteindelik stem en spraakverkryging gekry het. Ek is die antieke een, wat getrouheid aan die oorspronklike orde van hierdie wêreld bewaar, het die wese sy vertelling voortgesit, en in sy bodemlose oë het die verre, koue sterre opgevlam en gedoof. Vir jou, al is dit vasgrypend, maar sterflike begrip. Ek is die wagter van hierdie wêrelddorde, soos jy die getroue beskermer van jou volk in sy ondergrondse sale. Die een wat jy in jou gesigte gesien het, in die eysterskoot, is bloot die fisiese omhulsel, 'n houer vir die ware, liggaamlose boosheid. Een van my broers, helaas, het die pad van volkome en totale vernietiging gekies, die lig in die grot het skielik verdik, swaar soos lood geword, die reuk van osoon het met die dik aroma van antieke, onaangeraakte klip gemeng, asof 'n groot graf, wat baie duisende jare lank stewig verseël was, wyd oopgespring het. Hy versamel nou 'n groot leer van wesens, wie se siele deur blinde haat teen alles wat leef, verdraai is. Daardie walglike veiligheid, wat jy in die eysterskoot gesien het, is slegs die eerste, swakste teken van sy globale plan. Maar teen daardie donker krag, wat sy eie bestemming verwerp het, kan ek, helaas, nie alleen staan nie. Die ewewig is tot op die fondament versteur, en nou vir sy herstel word 'n ferme, onbuigbare wil, gehard in die smeltkroes van ontelbare gevegte. 'N wil, soos joune Bright kliphart, benodig. Daarom het ek hier, in hierdie klipleegte, juis op jou gewag. Beteken dit, jou broer, hierdie antieke een, het die voorkoms van 'n ork aangeneem? Het die dwerg met minagting gevra, sy vingers het weer die handvatsel van die byl met gewone krag geknou. In sy jeesstem was die diepste afkeer, gemeng met swaar, dwergse wantroue gehoor. Ons kan volgens ons aard nie iemand se voorkoms aanneem soos 'n mantel verander nie, het die kalm, gelykmatige antwoord geklink. Die stem van die antieke een het soos die verre, veelstemmige echo in die diepte van berggrotte geklink. Ons kan slegs ingaan, in hom inwoon wat gewillig, uit die hele siel bereid is om ons te aanvaar, wie se hart en siel oop is vir ons invloed, die wese het sy swaar kop effens gebuig, en in sy oë, vir net een oomblik, het die hele eeue oue, onuitputlike hartseer van 'n eensame wagter weerspieël. Dit is nie verbasend dat my verdwaalde broer in die liggaam van 'n ork beland het nie. Hul siele is van nature swart van haat teen alles wat leef, en hul harte is wyd oop vir enige duisternis.
Die orke streef self volgens hul wil na suiwer vernietiging en in dit het hulle die perfekste, mees omvattende houer vir sy vervalle wil geword. Die lig in die grot het weer gestil, onbeweeglik geword en slegs die stil, ewige gedreun van ondergrondse waters ergens onder het aan die onstopbare vloei van tyd, wat vir hierdie wesens, dit het gelyk, nie bestaan het nie, herinner. Hy versamel siele. Maar waarvoor? Hoekom? Het Bright weer al meer aandringend gevra en in sy stem was daar swaar, klipperige, aan sy ras eie wantroue gehoor. Alles wat hy van hierdie wese gehoor het soos die malheid van 'n gekke skaaldigter gelyk, maar daardie gesigte, wat hy as sy eie herinneringe beleef het hom nie toegelaat om hierdie skrikwekkende woede bloot weg te gooi nie. Die siele Bright het die antieke een geantwoord, en sy stem het skielik 'n pletchtige, amper priesterlike intonasie, soos onder die gewelwe van antieke tempels, verkry. Is nie bloot lewe, nie bloot asem nie. Dit is die vonk van die bestaan self, suiwerste energie, waaruit die heelal eens geweef is. Hulle is die belangrikste, stewigste fondament van die hele werklikheid, wat jou omring. Hy het 'n klein, maar betekenisvolle pause gemaak, sodat sy volgende woorde die nodige gewig in die bewussyn van die dwerg, gewoond om in kategorieë van klip en staal te dink, kon kry. Die een wat jy gesien het, die eyster shamane genoem, maak nie bloot dood soos jou vyande in die ondergronde nie. Nee. Hy sluit die siele, hierdie selfde vonke, in sy kristal in, krag stort, druppel vir druppel. En hierdie opgehoopte, gesteelde krag is nodig vir hom vir een enkele, monsteragtige doel. Om eendag selfs die gode skeppers van die hemelse trone af te werp. Hy wil hul oorspronklike mag oor die wêreld betwis, teen die skeppers self hul eie skepsels, die lewensessensie van diegene wat hulle gebore het, gebruik. Maar hoe kan ek jou help? Het Bright gevra en in sy gewoonlik ferme, soos klip, stem het daar vir die eerste keer 'n skugter, amper kinderlike onsekerheid, so onkenmerkend vir hierdie ou, veelgesiene kryger, geklink. Hy het na sy eie growwe met ou littekens en eeltbedekte handpalms, gewoond om oor lang jare slegs die vol vertroue gewig van die handvatsel van die byl te voel, gekyk. Ek is bloot 'n dwerg, vlees en bloed. Hoe kan ons slegs twee hoop om te staan teen wat reeds in ons wêreld gekom het en hier sy wortels geslaan het? Jy moet my gewillig in jou inlaat, in jou vlees en in jou gees, het die antieke een sonder 'n skaduwee van emosies uitgespreek, en sy eenvoudige, skrikwekkende woorde het in die onbeweeglike lig van die grot gehang, soos die finale, onherroepelike vonnis. Anders kan ek nie hierdie klipskuilplek verlaat en jou sterwende wêreld help nie. Ek is hier vasgevang, soos in 'n val, totdat ek 'n geskikte, bereide houer kry. Bright het stadig, swaar met sy gryse kop geskit, sy lang, deurmekaar baard het in takt met hierdie beweging gewaai, soos 'n lewende wese. En hoeveel van julle, soos jy, het hier in ons wêreld gekom? Het hy gevra, probeer om met sy praktiese, dwergse verstand die hele monsteragtige skaal van die oprukkende ramp te omvat en te verstaan. Toe die eerste my verdwaalde broer in hierdie wêreld ingedring het ek en nog een van my broers, in 'n poging om hom te stop, dadelik agter hom aangehaas, het die wese geantwoord, en sy blik het skielik afwesig geword, asof hy in die onsigbare drade van die lot, deur tyd en ruimte gespan, staar. Die een wat in die ork ingewoon het jy reeds met jou oë gesien. Ek is hier, voor jou. En waar die derde een nou is, kan ek nog nie met sekerheid sê nie. Hy het nog nie 'n geskikte omhulsel gekry nie, nog nie 'n houer gevind nie. Beteken dit, die een wat in die shamane ingewoon het, kan oor die siele self, soos 'n klip in sy hand, beskik, het die dwerg stadig, terwyl hy elke woord oorweeg, afgelei en sy verstand, gewoond aan die eenvoudige en duidelike logika van klip en staal, begin om die skrikwekkende, maar samehangende prentjie van wat gebeur, op te bou. En wat is aan jou, die wagter, gegee? En wat is jou krag, jou wapen? Kyk self, het die antieke een eenvoudig gesê en sag met sy hand na die naaste muur gewys. En dadelik, voor die verstomde Bright, uit die teenoorgestelde muur, reg uit die gepoleerde, skynbaar dooie klip, onmiddellik, asof dit van onder die grond uitgroei, het skerp, soos 'n skeermes, klipdoringe 2 dwergse hoogte hoog, opgereis. Hulle het in die dowwe, spookagtige lig van die grot geblink, en dit het gelyk of die materie van die klip skielik lewend geword het en sy dodelike slagtande ontbloot het. Na slegs een oomblik was die muur weer net so skielik perfek glad en gelyk, asof daar niks was nie, slegs 'n ligte geritsel van verspreiende stof het die stilte verbreek. Daarna het die antieke een sy bleek hand glad opgelig, en die massiewe klip, waarop Bright gesit het sonder 'n enkele geluid van die vloer af opgelig.
Die dwerg het gevoel hoe onder hom die stewige, gewone steen wegval en instinktief met sy sterk vingers aan die grove rand van die sitplek vasgeklem. Hy het in die lug gesweef en onder hom het die oppervlak van die gepoleerde klip gedreun, dowwe sy eie verstomde, bang gesig weerspieël. Na 'n oomblik het die plaat net so glad en geruisloos op sy plek neergedaal, slegs 'n skaars hoorbare, finale klap gemaak. Beteken dit jy heers oor rotse en klip, het Bright afgelei, terwyl hy gekyk het hoe die laaste, amper onsigbare spore van die magie in die bedompte lig van die grot oplos. Sy stem het met nuwe, verkry bewustheid geklink, maar in die diepte daarvan was daar steeds 'n skaduwee van ou, dwergse twyfel. Maar wat sê, kan ons, selfs as ons kragte verenig, teen daardie duisternis, wat in die ysterskoot opgehoop en groei, doen? Teen die een wat oor die energie van die siele self, soos ons, oor pikke en hamers, beskik, die antieke een het stadig, met oneindige moegheid sy swaar kop gebuig. In sy oë, diep en bodemloos soos die oudste myne, het die grenslose, eeuwe-oue moegheid, gemeng met yster, onbuigbare vasberadenheid, gespoel. Ons moet nog baie saam doen, het sy lae stem geklink, en elke woord daarin was swaar en gewigtig, soos 'n hele blok graniet. Maar tyd om behoorlik voor te berei is amper oorgebleef. Die eerste wat ons moet doen is om ons eie getroue leer te versamel. Nie uit diegene wat deur blinde haat besete is nie, maar uit diegene in wie die eenvoudige wil tot lewe, tot lig, steeds gloei en leef. Hy het gestil om die dwerg tyd te gee om die hele swaarte van die gesproke te besef. Al die res kan ek jou nie nou met eenvoudige woorde verduidelik nie. Dit is te ingewikkeld vir die sterflike verstand. Maar ek kan jou wys. Wys die hele pad, wanneer jy instem om my in jou hart en in jou vlees te aanvaar, Bright het stom alles wat hy gesien en gehoor het, oordink, elke woord soos kosbare stene in sy verstand omgesit. Die prentjie wat vir hom oopgegaan het, was skrikwekkend en amper ongelooflik, maar nog skrikwekkender was die gedagte om hierdie antieke, vreemde wese gewillig in homself, in sy liggaam, in te laat. Maar as alles wat gesê is, die volle waarheid is, en die wêreld regtig op die rand van die ondergang staan, dan was daar vir hom, die ou kryger, eenvoudig niks meer om te verloor behalwe sy eie, eensame lewe nie. Wat dan? Wat moet ek doen om jou te aanvaar? Het hy uiteindelik gevra, en sy stem het weer bekend ferm geklink, alhoewel sy vingers van sy linkerhand onwillekeurig, volgens ou gewoonte, die koue handvatsel van die byl geknou het. Jy moet net instem, uit die hele hart, het die wese stil geantwoord. In sy bodemlose oë het 'n stil, maar volhoubare lig, soos die verre weerkaatsing van sterre op die swart oppervlak van 'n ondergrondse meer, opgevlam en gebrand. Ek stem in, het Bright kliphard sonder huiwering, helder en duidelik, uitgespreek. Op dieselfde oomblik het die weefsel van die ruimte rondom hulle gebewe, gewankel soos water in 'n ondergrondse meer van die val van 'n klip. Bright het gevoel asof hy van alle kante omhul is deur onsigbare, warm ligstrome, wat van die lewende hart van die klip self uitgegaan het. Toe het hierdie omhullende warmte vervang geword deur die tot op die gebeente dringende koue, wat diep binne, tot by die rugwervels, tot by die brein gedring het, die tande 'n ratel laat klop. Hy het gevoel hoe elke sel van sy ou gewonde liggaam met vreemde, pulserende energie gevul word, antieke, onmenslik magtig, duidelik nie aan hierdie wêreld behorend nie. Voor sy vertroebelende oog het donker en ligsirkels gevag, die gelyk mure van die grot het gewankel, soos in die ligspiegeling van 'n warm dag. Hy het ligte, bedwelmende duiseligheid gevoel, en daarna toenemende, drukkende druk in die slape, asof onsigbare staalskroewe stadig, onverbiddelik sy skedel saamgedruk het. In die ore het 'n toenemende, lae frekwensie gedreun, soos die verre, maar naderende gedonder van 'n groot storting, geklink, maar gou het in hierdie gedreun stukkies vreemde gedagtes, stukkies herinneringe, duidelik nie aan hom behorend nie, prentjies van vreemde lewens en wêrelde begin opduik. Geleidelik met die onafwendbaarheid van water, wat deur die kleinste, onsigbare krake van die rots sypel, het die groot bewussyn van die antieke wese sy eie verstand begin vul. Sy persoonlike gedagtes van Bright, die ewige bekommernisse oor die klan, die helder geheue van vorige gevegte, die eenvoudige en duidelike wysheid van die dwerg, het stadig begin vervaag, soos eensame vlamme van fakkels in die oprukkende uitsiglose skemer. Hy het duidelik gevoel hoe sy eie wil, eens ferm en onbuigbaar soos gepoleerde adamant, begin verswak en oplos in hierdie grenslose, antieke stroom van vreemde ek. Hy kon nie meer met sekerheid sê waar sy eie herinneringe eindig en vreemdes in begin nie.
Die warm, bekende beeld van sy vader se smee het met chaotiese gesigte van oerchaos, uit wie se skoot die wêrelde selfgebore is, gemeng. Die gesig van 'n vriend wat eens langs hom in die geveg geval het vervaag en onherroepelik verdwyn, plek gemaak vir die majestueuse en onverskillige gesigte van vergete gode en reëse wat deur die melkwees stap. Sy eie persoonlikheid, alles wat hom Bright kliphard gemaak het teruggetree, uitgevee, soos 'n eenvoudige inskrywing op die nat sand, wat stadig en seker deur die oprukkende gety weggespoel word. Hy het 'n laaste, desperate poging aangewend om homself vas te klou, aan die eenvoudige, grove vreugde van die gewone swaarte van die byl in sy hand, aan die bekende reuk van gloeiende metaal en klipstof. Maar dit was soos om te probeer om 'n bergrivier in 'n vys vas te hou. Die stroom was te magtig, en die geheue, wat op hom ingespoel het, te grensloos en uitgestrek. En toe was daar nie Bright nie die antieke een nie. In die liggaam van die dwerg, wat onbeweeglik in die middel van die grot gestaan het slegs 'n enkele, nuwe, onbekende wese oorgebly. Sy oë, wat 'n oomblik gelede woedend die laaste innerlike stryd weerspieël het nou met rustige, alles verstaan en daarom onverskillige kalmte na die wêreld gekyk. Dit het stadig sy hand opgelig en vuis met ongewone gemak geknou, en die gepoleerde klipvloer van die grot het gewillig, so sagte klei, opgebol, volgens sy wil 'n nuwe, vreemde vorm aangeneem. Die pad terug was finaal en onherroepelik verloor. Die nuwe wese in wie se bors steeds die hart van die dwerg geklop het, maar wie se verstand van nou af deur die antieke, kosmiese wil regeer is, het stadig, sonder haas, na die uitgang van die grot gedraai. Dit het vorentoe op die klipbrug gestap, sonder haas, en elke tree was ferm, vol vertroue en foutloos, asof hierdie nou pad baie keer in die niet verdwene tydperke deurloop is. By die heel ingang van die kloof het die dwerg steeds in hul eyster, onverbiddelike ry gestaan, die woedende, soos gety, aanvalle van die troglodiete afweer. Maar nou het hulle met alle vesels van hul siel iets gevoel, 'n skerp verandering in die lig self, 'n skuif in die druk van die klipmassa, wat van bo afgekom het. En toe hulle omdraai, die bekende figuur gesien het, wat oor die klipbrug loop, het selfs die ou, ondeurdringbare gromdier, wat nie sy blik van die vyand afgewend het nie, vir 'n oomblik stilgestaan, die byl laat sak. Dit was 'n leier, Bright kliphard, maar in sy houding, in sy blik self, het iets ongrypbaar anders, vreemd, verskyn, grenslose selfvertroue en rustige, alomvattende mag, soos die oudste en grootste berg self. Hy het na hulle afgekom, en sy eerste bevel het nie soos die gewone opdrag geklink nie, maar as 'n konstatering van onafwendbare, vooraf bekende feit, wat in die antieke taal van klip en vergete magie klink. Ons keer terug. Na Nar-Oosdoom Arak geen verduidelikings. Geen twis. Die dwergs, opgevoed op eisterdissipline en blinde geloof in 'n leier, het onmiddellik, as een organisme, in beweging gekom. Die skilde het nog digter gesluit, die georganiseerde terugtog bedek. Maar die troglodiete, wat die verandering gevoel het met nuwe, blinde woede hul druk versterk, golf na golf op die staalmuur opgerol. Toe het hy, die voormalige Bright, stadig na die muur van die kloof gedraai. Hy het nie 'n enkele towerspreek uitgespreek nie, nie 'n enkele gebaar gemaak nie. Hy het net daarna met sy nuwe, allesiende blik gekyk. En die klip het lewend geword, gehoorsaam. Met oorverdowende gedonder, wat vir 'n oomblik selfs die ewige gedreun van die waterval oorstem het 'n groot deel van die muur na onder afgestort, tientalle bleek, sissende liggame onder hom begrawe en die hoofdeurgang, waar hy die eindelose vyande uitgebreek het, stewig toegegooi. Stof het in 'n digte pilaar opgestaan, en in die skielike, klinkende stilte was slegs die gelykmatige, swaar dwerse tree en die onderbroke fluit van hul moe asemhaling hoorbaar. Bright en sy dwergs het teruggekeer oor die bekende, uitgekapte tonnels, maar dit was nie 'n terugtog uit die vyandige leiplek nie. Elke tree op die klipgalerye, deur geslagte van hul voorvaders uitgekap, het van nou af 'n nuwe, diepste, kosmiese betekenis verkry. Hul vorige missie, wat hulle hierheen gelei het, om Khazad-Gatol terug te verower, die antieke vesting van die voorvaders terug te bring, het nou klein en privaat gelyk, soos die uitsny van 'n afsonderlike reneteken teen die agtergrond van die hele groot sage oor die wêreld. Nou het hulle met ander, skrikwekkende kennis geloop. Hulle het in hul, of agter die een geloop, wat in hom, die volledige begrip van die bedreiging, wat ver buite hul tuis ondergrondse sale gestrek het, gedra. Dit was nie meer 'n oorlog vir 'n afsonderlike vesting nie, nie 'n twis oor ertsare met kobolds of troglodiete nie. Dit was 'n geveg vir die siel van die wêreld self, vir dieselfde reg van lewe om onder die son en sterre, onder die dikte van klip of in die groen van die woude te bestaan.
Hul vorige doel, gesmee in woede en wrok, het plek gemaak vir plig, wie se swaarte geen enkele, selfs die wysste dwerg kon meet nie. Hulle het nie na Nar-Oosdoom Arak teruggekeer om wonde te lik en verliese te tel nie, maar om voor te berei vir 'n oorlog, waarvan die skaal hul volk sedert die legendariese, heldendadige gevegte van die era van die vorming van die wêreld self nie geken het nie. En aan hul hoof het nie bloot die leier van die klan geloop nie, maar die onbegryplike wese, in wie se oë die koue lig van voorbesikte lot gebrand het, en in wie se hande die mag, wat die fondamente van die berge self kon laat bewe, gekonsentreer was. Hul pad die diepte in die hart van die duisternis, was bloot 'n proloog, voorwoord tot die hoofboek. Die ware pad, die pad van redding van alles wat bestaan, het net begin. Dankie vir u aandag. Ons hoop regtig u het die boek geniet. Like en teken asseblief in om die volgende deel of hoofstuk te kry.